Nou by ons vandag hier in die ateljee by Boer Media het ons vir Ernst van Zyl. Ernst, welkom hier by Boer Media. Hallo Koot, lekker om hier te wees en ek sien uit dat ons 'n interessante gesprek het. Ons leef in interessante tye en 'n interessante hoofstukkie ook hier nou in die begin van 2025 in ons storie. Inderdaad. Nou die van julle wat nou nog nie vir Ernst van Zyl ken nie, kan definitief op X gaan kyk, die ou Twitter. Hy loop onder die naam Conscious Caracal. Ons gaan nou vir hom meer vra oor dit. En dan is hy ook betrokke by ander sosiale media platforms soos Potletiek. Hy is die mede-aanbieder daar of mede-gasheer daarso. En dan doen hy ook op sy eie kanaal In Alle Ernst. Het jy baie skerp naam wat jy daar gekies het vir jou kanaal. Doen hy ook op sy YouTube kanaal daarso politieke kommentaar en onderhoude met mense. Ek weet jy het onder andere met Johan van der Merwe van Boer Media ook al 'n onderhoud daar gedoen. Wat ons 'n bietjie oor alternatiewe media gesels wat nooit belangrik is, ja. En ek onthou hoe jy gepraat oor dat ons daai tyd al moes praat oor dat die ouens wat op die grond, wat daar waar die voete staan betrokke is, dis die ouens wat die meer geloofwaardige media word. Ja, die ou wat daar met die mense praat by die nuusstorie. As daar 'n nuusstorie oor 'n plaasmoorde optog is, dan is die ou wat daar by die optog is en met die mense gesels oor die regte storie breek. En jy weet self hoe moeilik dit is om altyd hierdie goede te doen. Ons was nou die dag Ons was nou die dag by Kleinfontein en ons hoef nou nog nie die videoetjie te speel nie. By Kleinfontein gewees en om daar tussen die EFF rond te loop was nogals 'n belewenis. Om te hoor hoe hulle jou kom ons gebruik die Engelse woord chant. Ja, dreunsange en die logistiek daarvan ook. Ek weet ek het vir jou geraak geloop by Rutan. Ek dink dit was 2 jaar terug of 'n jaar en 'n half terug. Kom ons speel gou daai videoetjie net so vinnig as jy hom kan kry. Ons kan ons tegniese span terwyl ek nog vir Ernst verder voorstel hierso. Maar dis ver. Dis nie sommer net om die draaisery nie, maar dit is as daar 'n plaasmoorde optog is, selfs met hierdie een wat nou in die Withuis gespeel was by Normandien in KwaZulu-Natal. Dis nie sommer net vinnig gou om die hoek ry en gaan sien wat daar aangaan nie. Is baie logistiek, is baie tyd vir seker 'n paar minute se of dalk 'n halfuur of 'n uur se onderhoude of gesprekke wat jy daar gaan opneem. Korrek. Ek wil net gou hierso vir hulle help. Ek dink as jy bo kyk, dis plaasmoorde Rutan, jy kan Ernst van Zyl intik bo. Ja, jy sal wys organiseer en massa optog. Ja, Hendrik Floris, hierso is Jan Klaasen, Ernst van Zyl. Ek onthou dit nog baie goed. Hy behoort hier op te duik. Is dit dan moet dit hierdie ene wees? Ja, dit is seker deel van daai ene, ja. Nee, is nie. Hy daar's die begin gewees. Dit was maar net daai Rutan. Maar goed. Die som totaal van dit alles is ons het met jou gepraat daarso op daai tydens daai byeenkoms. Kyk hoe kyk hulle nou. Hulle weet al hoe om hierdie video's deur te kyk. Maar kyk, nou kan ons maar dit was daarso, ja. Maar dit wys ons net hierdie optogte. Ernst, dink jy hierdie optogte maak daar's hy. Kyk, kom hy nou. Dit was ons eerste keer wat ons in 20 Ek wil net gou hê kan ons vir ons tegnies ons sê speel dit gou daai liedjie in want daai liedjie is ook 'n AfriForum liedjie. Ek wonder nogals hoekom gebruik hulle nie meer liedjie. Dit is vir my 'n geweldige gevoelvolle liedjie. Ek sou 'n bietjie met die manne daar gesels. Ek weet ons het so baie inhoud, ons het dokumentêr al gemaak, video's oor plaasmoorde, klomp liedjies, allerlei foto's en beeldmateriaal. Mens vergeet later van al die hulpbronne wat jy tot jou beskikking het. So ek sal 'n bietjie gaan gesels oor daai. Ja, ek onthou hierdie baie goed. Kyk hoe jonk was ek nog daar gewees. Jonk was ek daar, Ek wil eintlik gesê jy was ook nog jy lyk so nog lekker, maar so ken ons vir Ernst al nou vir 'n geruime tyd en ons hou hom dop wat hy besig is om te doen. Nou Ernst het 'n meestersgraad in politieke wetenskap, is ek korrek? Ja. En ek weet nie wanneer gaan hy nou gaan vir sy doktoraal nie, want ons ook nog vir hom ook begin 'n dokter sê, is jy besig met so iets? Ja, op die oomblik fokus ek meer op my werk en my private lewe. Ek sien nou op die oomblik tyd vir nog akademiese projekte nie. Goed, maar dis seker nou so in jou volgende dekade gaan jy dit seker nou. Ek sal sien, ek sal iewers gaan sit en bietjie besluit en daaroor dink. Maar wat ook al van groter waarde vir my mense en vir die toekoms sal wees, daai pad sal ek loop. Ernst, ons wil wegtrek met jou eerste onderhoud. Nou natuurlik gaan ons so deur die loop van die onderhoud nog so 'n bietjie meer vertel wie Ernst is, want hy so lank CV, sal nou nie alles vertel nie. Jy's nou tans by AfriForum, is jy nou die hoof van hoof van openbare betrekkinge. Openbare betrekkinge. Ekskuus tog, ek moet dit net reg sê, openbare betrekkinge. Wat is jou rol? Wat doen jy nou daar? Betrek jy die openbares? So as dit kom by my rol is baie dood eenvoudig. Wanneer ons goeie werk doen, moet ek seker maak mense weet daarvan. As ons aangeval word, moet ek dit hanteer. So veral die moeilike debatte, daai paneelgesprekke waar dit 3-1, 4-1 is, ek moet daar in die leeukel ingaan en ons saak gaan stel en kan debatteer en kan terugveg teen al die
eintlik maar bose magte daar buite wat ons probeer doodsmoor of marginaliseer of ignoreer wat ons doen. Iemand het nou die dag het ek gevra vir hom wie is Ernst van Zyl vir hom en toe sê hy vir my in Afrikaans is dit Ernst van Zyl, in Engels is hy Sirius van Zyl. So wat ek daardie probeer sê is die mense sien jou dat jy dit ernstig opvat wanneer jy jou rol gaan vertolk aan buitekant en jy moet optree in hierdie plekke, dink ek jy handhaaf jouself definitief goed. Daar's my 'n paar ander ouens wat ook sterk uitkom, ou Joost. Hy beïndruk my geweldig met ongelooflike woordvoerder, met die manier waarop hy situasies hanteer. Ek het so gelag vir hom met sy onderhoud met JLP, JC Lee Peterson. Dit was my eintlik 'n skreeusnaakse onderhoud, maar nou as jy die onderhoud geluister het, baie mense sal nou nie sekerlik luister nie. Dis 'n swart ou van Amerika wat met Joost se onderhoud gevoer het en hy laaste 20 minute, toe druk hy vir Joost 3 keer in dieselfde vraag in. Maar dit is dis eintlik komies, dis eintlik sien dis wat belangrik is dat ons volk moet nie net een woordvoerder, een leier, ek weet nie denker hê nie. Ons moet vele denkers hê, vele woordvoerders, vele leiers, mense van alle kante af, alle hoeke af. Want ons is 'n veelsidige volk. Op die einde van die dag wil ek nie net een ou moet namens my praat of een ou moet namens my lei nie. Daar moet verskillende stemme wees, jonk en oud, van die weste na die ooste na die suide van die land, van oral af. En dis wat belangrik is. Ek's bly om te sien dit is besig om te gebeur. Ons is in die sosiale media era sien jy nou regtig na vore kom. Daar's baie Afrikaner stemme en dis 'n goeie ding. Ek wil hê mense moet dink daar moet net een mond wees waar almal uit praat nie, want dan wat gebeur as daai een leier of daai een woordvoerder gecapture word? Wanneer hy gekaap word, dan weet jy die kop van die dier beet en dan kan die volk in alle rigtings gelei word. Ons gaan nou na hierdie sy eerste dokumentêr of die tweede dokumentêr wat hy nog gemaak het gekyk en want dit is nou baie relevant op die onderwerp, maar om net terug te keer na wat jy nou sê is presies dit. Mense blameer of kritiseer soms vir AfriForum en sê ja, hulle praat nie namens die volk nie. En tot 'n sekere mate kan ons sekerlik so sê, maar hoe sien jy die kleiner strukture van die volk? Sien jy die volks, die laars wat ons in die verlede was, die Ossewa laars as daai kleiner groepe, kleiner entiteite wat saamtrek na die noorde toe of saamtrek in 'n rigting? Ja, mense vergeet baie keer as jy dink aan die groot trek en dink party mense kry hierdie prentjie in hulle kop van net al hierdie duisende boere wat in een formasie so optrek, maar dis glad nie wat gebeur het nie. Jy sien die prentjie van die groot trek, kyk, is dit verskillende trekke wat allerlei hoeke en draaie loop, maar almal by dieselfde min of meer plek uitkom. Wat beteken dat dis hoe ons vandag ook onsself moet handhaaf as 'n volk in terme van ons trek na vryheid. As die metaforiese trek na vryheid. Is dat ons gaan verskillende roetes en goed volg, maar ons moet seker maak ons is almal op pad na dieselfde einddoel toe. Verskillende taktieke, verskillende benaderings, verskillende sienings oor hoe ons daar moet uitkom, maar ons almal moet in dieselfde rigting beweeg. En dit ten minste kan ek sê van wat ek kan sien lyk dit asof ons in die regte rigting beweeg, maar daar's verskillende groepe, verskillende individue, verskillende mense wat hulle eie siening het van hoe ons daar uitkom. Metafories, daar's verskillende paaie hoe jy van Johannesburg tot by Kaapstad kan ry, maar solank as wat jy daar uitkom by jou eindbestemming, dis wat belangrik is. Goed, dink jy dit is nodig dat ons as 'n volk moet verstaan wat daai eindbestemming is? Wel, die eindbestemming in eenvoudige taal is vryheid. Die eindbestemming is vryheid van baie goed, vryheid van diskriminasie, vryheid van hierdie teikening deur beleide en retoriek wat ons ons sien. Ek wil jou nou hier stop en dan wil ek nou graag die kritiek wat ons kry baie keer kritiek oor dat ons nou met AfriForum en met al hierdie solidariteit en daai ons ook praat. En so praat ons nou met ander ouens van verskriklike ander groepe en denkrigtings ook. So ek wil ons mense sê, julle het nou gehoor wat hy gesê, hy het gesê vryheid. So julle moet nou nie volgende keer vir ons kom vat nie. Praat met hulle. Hulle sê dan nou hulle beweeg in dieselfde rigting as wat ons dink om te wil beweeg. Julle sê julle doelwit is vryheid. By Boer Media is ons doel ons wil die volksidentiteit aanwerk. Ons wil hê die ou moet weet man gits. Ek kan maar my baadjie afstop, ek kan maar my das stywer trek. Ek kan maar mooier lyk, ek kan weer trots lyk, ek kan my hoed opsit. Ek kan my Bybel vat, ek kan my geweer vat en ek kan die dag tegemoet gaan trots binne die identiteit as 'n boer of Afrikaner wat ek is en ek kan dit gaan uitleef in Suid-Afrika en in die wêreld. En dis hoe ons dit sien. Dis wat MP van Wyk Lou ook argumenteer dat jy kort daai vryheid, jy kort daai spasie om jouself te wees vir 'n volk om te kan floreer. So dis daai vryheid is waarvoor ons veg, dat ons die vryheid eintlik in baie eenvoudige taal, die vryheid om onsself te wees, die vryheid om ons kultuur en taal uit te leef en ons geloof uit te leef soos ons wil op ons terme. En dit
is 'n lang proses. Dit is regtig nie net daar's baie mense daar buite wat net 'n vinnige vingerklap oplossing soek van iets wat jy net moet bietjie water by gooi en dan groei hierdie boom. Dis nie hoe dit werk nie. Dit is 'n konstante stryd. Die lewe is 'n stryd. En dit gaan as jy enigiets anders verwag van hierdie stryd vir vryheid, dan dink ek is hierdie plek vir jou en of hierdie is die pad of die stryd vir jou as jy wil hê, maar ek wil kry wat ek wil hê, maar ek wil nie sukkel nie. Dan gaan jy nooit dit gaan 'n gesukkel wees. Daar gaan terugslae wees. Gaan moeilik wees, maar ons gaan heeltyd die volkssaak inbring, maar ek wil graag begin met hierdie eerste onderhoud of 'n dokumentêr wat jy gehad het. Nou verduidelik dit gou vir ons mense wanneer in hierdie verloop van tyd het dit gebeur van die besoek van Afriforum kan julle weet in Amerika tot met die Withuise Oval Office gesprek. Weet jy wat hy in Afrikaans is? Ja. Die oval kantoor. Klink nie reg nie, maar goed. Hy is nie so vol nie, né? Hy was net 'n bietjie donker geweest, maar hy was nie vol nie. Goed, maar hierdie een het jy nou in daai tydperk het julle vinnig aan mekaar geslaan. Nou goed. Kom speel dit gou die eerste. Ek gaan net die eerste paar sekondes. Ja. Blair, keep your England and let me keep my Zimbabwe. He must keep his America. We will keep our South Africa. And shut up, you stay nation and listen. National Conference of the governing party. This approach will include the expropriation of land without compensation. Expropriate land without compensation, whether they like it or not. If they object, they can seek refugee in America. We're having a problem with we are going to continue to complete the land without compensation. To identify one of the people involved. Dis waar die titels gaan op. Baie mooi. Jy kan hom maar rol, net die musiek vir net die klank vir ons afsit. In the attempted land maar wat ek grab. graag wil vir ons kykers wys is dat hulle moet oplet na hierdie stukkie. Dis netjies, jy kan sommer daar so 'n sirkeltjie trek, 42, net 'n bietjie dikker maak. Ja. As hy 42 miljoen keer gekyk op X. Nou wat het met hierdie video gebeur? Ja, so wel, kom ek vertel gou eers 'n bietjie, ek gaan so 'n bietjie terug. So hierdie video was eers op YouTube gepubliseer. En daar het hy so 150,000 kykke gekry wat ek gedink het op daai tyd as dit net dit was, as dit die einde van die storie was dit 'n fantastiese uitkoms. Maar toe dink ek so 'n paar weke later, toe het hy nou al meeste van sy kykke op YouTube gekry, toe dink ek wel, ek kom maar, daar's mense wat op X soek vra dat ek hom daar deel, ek kan net so wel, dit gaan my niks kos nie, kom ek plaas hom sommer net daar op X ook. En ek plaas hom op X, en daai aand, of hier iewers in die middag, as ek reg onthou, toe begin my foon so, het lyk asof hy wil ontplof, het lyk asof hy skerm iets fout is met hom. En ek sit hom so aan, en ek sien dis net boodskappe wat deurkom. En mense wat vir my sê, Elon Musk het jou dokumentêr gedeel. En toe gaan kyk ek, toe kry hy 'n miljoen kykke binne die eerste 20 minute, toe weet ek hierdie gaan groot gaan. En nou sit hy op 43 miljoen kykke waar ons nou praat, dis amper die bevolkingsgrootte van Suid-Afrika van mense wat dit gekyk het. So nou daai 150,000 wat ek so gelukkig mee was op YouTube is nou ver my driespieltjie nou. Dis ongelukkige probleem as jy nou weer terugkyk na die volgende dokumentêr wat dan nou 100,000 views kry en jy dink ja. Maar nee, ek wil jou gelukwens met hierdie. Ek dink die mense is welkom om hom op X te gaan kyk by Conscious Caracal of op YouTube onder Afriforum. So jy kan ook net daar intik. Is Trump right about South Africa Afriforum en kry hom. Maar sê gou vir ons op die einde van die dag was Trump reg? Wel, dit was die rede hoekom ons die dokumentêr gemaak het, want daar was al hierdie paneelgesprekke, debatte, onderhoude oral rondom ons die hele episode van die afgelope 4 maande ontvou het. Maar niemand wou raak aan daai vraag nie. Almal het so gedans rondom die vraag, is Trump nou regtig reg oor Suid-Afrika? So dink ek wel, wat ek gaan doen is, ek gaan kenners bymekaar bring en ek gaan al die feite op die tafel plaas. En aan die einde van daai dokumentêr ek gaan nie aan die einde vir mense sê, hierdie is nou hoe julle moet dink nie. Julle kan na al die feite kyk en dan kan julle self besluit, is Trump reg oor Suid-Afrika? Oor die kwessies wat ons hier bespreek, onteiening sonder vergoeding, die bedreiging vir privaat eiendomsreg in Suid-Afrika. Daar's Trump reg. Privaat eiendomsreg word bedreig in Suid-Afrika. Plaasmoorde, die brutaliteit van plaasmoorde, boere wat geteiken word, die regering wat dit ontken, dreunsange wat geweld aanhits teen boere. Dit gebeur in Suid-Afrika, is waar. Trump is reg daaroor. As dit kom by die raswette in Suid-Afrika, 140 van hulle, dokumentêr sit hulle uiteen, hy wys vir jou al die raswette wat daar is, hy gee vir jou al die statistieke oor dit. Ek praat met die kenner, Martin van Staden. Selfs hierdie is alles voorbeeld, al die voorbeelde word genoem,
En ek praat met Martin van Staden, die navorser wie die Race Laws Index opgestel het, wat vir ons bewys het daar's 140. Die rede hoekom ons weet daar's 140, meer as 140 raswette in Suid-Afrika vandag is weens sy werk. So ek bedoel maar dis net wette, dis nie regulasies ingesluit nie. Ja, wel dit is enige wet in Suid-Afrika wat ras wettig relevant tot die wet maak. Maar dan moet hy nog geïmplementeer word in die departemente en dan kan daar regulasies nou nog ook aankom. Dit kan ook nog bykom. Maar ja, dis die oorhoofse prentjie. En die lekker ding hoekom ek so bly is hierdie dokumentêr het al hierdie kykie gekry. Ons het al baie video's en dokumentêre by Afriforum gemaak, maar ek's bly hierdie een het die kykie gekry want ons het uit ons pad uit met hierdie gegaan om vir elke liewe bewering in hierdie dokumentêr 'n bron te gee. So as daar 'n bewering op die skerm gemaak word, gaan daar iewers 'n bron wees van waar jy verder kan lees oor dit. Waar kom hierdie bewering vandaan? So daar niks beweringe word in die dokumentêr gemaak wat ons sê, maar jy moet maar net vir ons vertrou hierdie het gebeur. En sê okay, eintlik wat ons sê is moenie net vir ons glo nie, gaan kyk self. As ons iets sê wat in hierdie dokumentêr wat vir jou klink, maar daai kan nie reg wees nie. Gaan kyk jouself, dan kom maar later in die onderhoude dan kom as ek 'n voetnotas op waar mense self die wette kan gaan lees. Dan sê ons hierdie is een van die diskriminasiewette. As jy nie glo is 'n diskriminasiewet nie, hier kan jy die wet gaan lees. Kan jy self besluit. So en ek dink dit is daai benadering wat ook baie mense op die ou end die dokumentêr so laat verwelkom het. Is dat ons is al so moeg vir die media wat vir jou sê hierdie is hoe jy moet dink. Hierdie is die waarheid oor stand van sake. Moenie jou bedrieglike oë glo nie. Hierdie is hoe goeders werk, hierdie is waar, hierdie is vals, hierdie is misinformasie wat ook al hulle nuwe gonswoord is. Ons benadering met hierdie dokumentêr by Afriforum was nie om vir ons gehoor te sê hierdie is hoe jy moet dink oor hierdie goeders nie. Ons gaan vir julle al die bewyse gee en aan die einde dan kan jy self besluit want ons vertrou ons gehoor om te kan krities met die bewyse by 'n gevolgtrekking te kan kom. Ek wil nou graag hê ons moet net gou beweeg na jou kyk net onderhoud wat jy gehad het. Nou ons gaan 'n stukkie wys vir jou vir die mense wat ons in 'n aparte videoetjie aan mekaar geslaan het. Net sommer net vinnig nog een detail oor daai dokumentêr. Tot nou toe is al aangeval in die media, maar daar was nog nie een bewering binne in die dokumentêr wat verkeerd bewys is met wat sommige sê teenbewyse nie. Alles is net geskree oor dis disinformasie, is misinformasie, dis leuns, maar nog nie een bewering in die dokumentêr is verkeerd bewys deur teenargumente soos maar hier is die bewyse hoekom dit verkeerd is nie, nog nie een nie. So dit wys vir jou dat julle is eintlik daar op die waarheidslyn, hè. Julle loop op die waarheidslyn in terme van die goeie. Ja, die mense kan nie die regering van die dag. Dit is wat hulle is. Maar julle toe nou ook in hierdie tydperk. Dit was 'n dag voor die dit was die maandag aand. Ja, as die maandag aand se kry gaan tot die woensdag aand toe gebeur hierdie ding. En hierdie ek kan ook vir ure net oor hier wat alles in hierdie onderhoud, hierdie paneelgesprek gesê is, kan ek vir ure gesels. Hou gou jou woorde. As wil dit gou so vinnig praat. Ek dink kan julle net vir ons so terugrol net so 'n stukkie na die vorige ou toe wat gepraat het. As wil net so net daar wegskop. Ja. Speel hom van daar af. It's not peculiar to white South Africans, it's not peculiar to Afrikaners. Plaasmoorde is die enigste geweldsmisdaad in Suid-Afrika wat die president openlik ontken op 'n publieke platform, op 'n internasionale platform. There are no killings of farmers or white farmers in South Africa. But that's the narrative that's been spun, that this is a peculiar problem only pertaining to us, as if the rest of us are immune from this. Dis die enigste geweldsmisdaad wat aangehits word deur politici in hierdie land deur dreensange soos Kill the Boer. Kill the boer! Kill the farmer! But Ibrahim, do you think it's you make that point now? But if our president, kan jy hom net vir ons skuif net daar waar Jordan Peterson afsluit, want dis eintlik waarna toe ek wil graag kom beweeg is daai stukkie. Kom ons gaan terug, speel hom maar daarvan af. Ja. In the society, it's a generalized problem. Dit is 'n dreensang wat Afriforum 'n brief aan die president geskryf het toe dit weer op Menseregtedag hierdie jaar gebeur het en vir die president gevra het: "Veroordeel asseblief hierdie dreensang, dis die minste wat jy kan doen." En sy reaksie deur sy woordvoerder was: "Nee, die president gaan nie dit doen nie." Hoekom kan hy dit doen? People more or less do what they say they're going to do, and so when they're chanting "Kill the Boer" or singing about it, that's even if none of the individuals in that chanting mob would take the next step, the spirit that infuses the mob, the climate, it's already there. Yeah. Absoluut. En dit is wat julle ook probeer sê. Ja. Maar jy vertel vir ons bietjie oor hierdie onderhoud. Ons is nou 'n bietjie nuuskierig. Gaan net so 'n bietjie vir ons terug daar waar die hele paneel sit, dat ons hulle net kan almal sien. Ja, kom ons kyk.
daar waar die hele paneel sit omtrent. Ek weet dis nou nie die oorspronklike video nie. Ons het ons 'n bietjie daar's vir ons terug nie daar waar die paneel ja, sit. so dit was Professor Theo Venter van NWI as ek reg onthou. Ek dink hy's nou by NWI. Ja. En dan sit ek en dis 'n politieke kommentator, maar ek ken nie vir hom regtig nie. Ek het sy naam gesien Asmiel Kar of so iets, ja. En dis nog 'n professor van Universiteit Johannesburg, is dit van waar? Van Wits af, ja. Ja. So hy was bewus. Ja, maar en dit was so dis drie mense wat die regering se narratief verdedig en ek wat die alternatief gee. Maar die belangrikste ding wat hulle die regering se narratief verdedig, is hulle verdedig ook die regering dat jy eintlik nie moet glo wat die die politikus te sê nie. Dis die skokkendste idee wat uit hierdie hele paneelgesprek uitkom. Dis wat Theo Venter wat daar langs my sit gesê het. Nou noem ek al hierdie goed wat die president en top ANC leiers oor die afgelope jare oor onteieningsondervergoeding gesê het. Waar hulle keer op keer sê, die doel van die onteieningswet is om onteieningsondervergoeding moontlik te maak. Toe eweslik in 2025, nee, ons het nie dit bedoel nie. Nou sê ek dit, nou noem ek dit en toe sê hy, nee maar hulle sê dit maar net vir hulle stemmers, hulle bedoel dit nie regtig nie. Sê ek maar wanneer jok hulle en wanneer is dit waar? Ja. Ja, wanneer jok hulle, wanneer is dit waar? Gaan gou terug daarso, kan net so 'n bietjie terug aan daar wat Theo Venter dit sê, daar in die begin. Ek dink ons kyk gou waar hy praat in die begin het hy gesê daarso. Vat nog gou daar. Ek kon nie glo wat ek hoor nie. Sê hy daarso dat hulle is in, kom ons kyk gou of ons hom daar kry. Ja. Wanneer die ANC praat met sy eie mense, Fikile Mbalula, die president, die adjunkpresident, en sê die onteieningswet gaan ons gebruik om te onteien, praat hy met sy eie gehoor. Maar jok hy dan? Nee, maar wag nou, alle politici doen dit. Alle politici praat met sy gehoor en dan wanneer hy buite toe praat, het hy 'n bietjie van 'n ander prentjie. Mens moet oppas, 'n mens moet oppas om die woorde wat hulle gebruik wanneer hulle in 'n spesifieke audience praat te gaan verabsoluteer. Want die oomblik wat hulle na buite toe kom, dan doen hulle dit nie. You know, when you think maar wanneer praat hulle die waarheid, wanneer is dit waar? Ek dink wanneer hulle veral met hulle stemmers praat en vir hulle ondersteuningsbasis beloftes maak, praat hulle die waarheid, want as hulle nie doen nie, gaan hulle nie stemme kry nie. Ek is nogals in 'n vorige onderhoud het ons met advokaat Richard Botha ook gepraat. En hom hy het dieselfde vraag gevra. Dus ek glo eerder as hulle voor ons mense is. Ek glo nie as hulle met die internasionale ouens praat, glo ek hulle eintlik nie. Maar as hulle voor hulle mense is, glo ek hulle. Ja, dis die man wat sy vrou mishandel, as hy wat hy vir haar agter geslote deure sê en wat hy vir die dominee sê of vir die polisieman sê buite die deur, wanneer praat hy die waarheid? Sy vir die mense al buite sê nee, dit is alles vrede en glimlag in ons huis, daar's geen probleme hier nie, maar wanneer hy vir sy vrou dreig agter geslote deure, dis wanneer hy kan ons gou daai prentjies opbring van, ek dink Dani Barnard het seker 'n paar spotprentjies wat julle ook gedeel het op X. Het hy dit gehad en daar is dit nog baie mooi waar hy die Witkruis monument het, en dan voor die Witkruis monument wys hy wat gebeur daar, so ek dink jy het hom nou gehad, maar ons kyk maar of jy hom daar kry, ons los jou om hom so lank vir ons te soek. Maar jou onderhoud het was warm, ja, hier kan jy nou pragtig mooi sit, hierso sit die wêreld se media en kyk nou na Ramaphosa, die harde realiteit is agter die narratief, die prentjie. So wat Trump toe gedoen het, is Trump stamp toe hierdie kartonbordjie om, hy sê kom ek wil vir julle, kom ek wys net gou vir julle iets hier op die skerm. En hulle praat nou van hier, ek sien die nuwe gonswoord is nou, dit was 'n lokval. Ramaphosa was in 'n lokval, en 'n lokval beteken jy kon dit nie voorsien nie. Maar in daai onderhoud wat ons nou gewys, daai paneelgesprek, het ek gesê, wat gaan hierdie, wel eerstens het ek gewaarsku julle moenie vir die selfoons om. Ja, ek het gewaarsku en sê maar moenie die Suid-Afrikaanse delegasie sal 'n fout maak om vir Trump te onderskat. Dat hierdie man kan nie navorsing doen nie, hy het geen idee wat in Suid-Afrika aangaan nie. Maar as hulle met daai houding in hierdie onderhoud of in hierdie gesprek ingaan, gaan hulle goed opgevoeder word. En wanneer dit kom by op die ou, maar wat op die ouend gebeur het, is hulle was toe goed op hulle plek gesit deur die feite, want ek het gevra, maar wat gaan julle doen as Trump bewyse na die gesprek toe bring? Wat gaan hulle doen as hy 'n video, ek nou nie gedink hy gaan, ek gaan dalk op sy self iets wys, dalk net 'n foto vir hulle wys van 'n plaasmoord. Nee, Trump het gesê, kom sit gou die ligte so 'n bietjie afgaan, dat ek wil vir julle 'n movie wys. Ek wil vir julle op so 'n groot skerm wys wat in julle land aangaan. En dis die eerste keer wat dit gebeur het in die Withuis, né? Kyk hierdie die ligte wat af is. Ja, hy sê kom ek wys net gou vir julle iets.
ek gaan julle in 'n kamer toesluit en vir julle wys wat in die eie land aangaan. Dis amper asof hy weet die feit dat hy sê ag just turn down the lights for us please. Dis asof hy sê kom ons beklemtoon dit wat ons nou gaan wys. En as ons na Ramaphosa se gedrag wil kyk, na sy liggaamstaal. Hy is so ongemaklik, hy weet nie waar om te bevind nie. Ja, maar dis omdat hulle die ANC se standpunt oor die afgelope hoeveel dekades was net om volstruis te speel, sy kop in die grond te druk en te sê maar niks van hierdie gebeur nie. Daar's geen plaasmoorde in Suid-Afrika nie, daar's geen raswette in Suid-Afrika nie. Niks van hierdie goed gebeur nie. Maar toe Trump soos van okay, maar ek gaan jou voor die wêreld nou vra om daai tipe ontkenning te doen. En toe wat doen hulle toe? Ontken. Ramaphosa het nie eens geweet een van die grootste plaasmoorde optogte in Suid-Afrika se geskiedenis het hy na gekyk en hy sê waar is dit? Korrek. Wel daar's net twee opsies dan. Of hy jok dat hy regtig onbewus is of hy's regtig onbewus van iets wat op die voorblad van die koerant was en wat een van die grootste optogte in Suid-Afrika was wat oor plaasmoorde wat aan die einde van daai video wat Trump gespeel het van die kruisies wat so langs die pad is. Aan die einde van daai video dan sal 'n groot banier wat so oor die pad staan wat vir Ramaphosa direk aanspreek. Hy adresseer hom, sy naam is op die video. Onbewus daarvan. Hy het geen op hy ding. Nog nooit volgens hom nog nooit daarvan gehoor. Erns, dink jy dat julle bewusmaking van plaasmoorde en dan wil ek nie net sê dis net AfriForum nie. Ek bedoel AfriForum het 'n saak het bygedra. Julle doen wat julle doen en julle beskerm julle manier hoe julle doen. Ek begryp dit 100%. Maar dan is daar ander aktiviste, ander bewegingkies, organisasies, Facebook groepe, Facebook blaaie wat almal bygedra het om hierdie video. Hierdie video. Dis nie vals nie, hierdie is nie AI nie, dit is nie korrek. Dis nie Photoshop nie, hierdie is 'n regte en dis nie gegrafte nie, dit is simbolies. Maar ek onthou hierdie optog. Maar nou moet jy vir my in die oë kyk en sê jy het nie regtig daai optog gesien nie. Hierdie was in 2020, nee. Ja, 2020 in naby Newcastle. Gruwelike plaasmoord wat dit inspireer het. En dan kyk ons gaan nou wag nou vir julle gaan nou sien hy gaan op die einde kom, dan gaan hy daar op daai banier gaan daar iets geskryf staan, dan gaan julle lees wat staan daar geskryf. Ramaphosa, komma. Ja. Kom ons kyk gou, ek weet nie of dit 'n komma is maar hy sê definitief Ramaphosa. Ja. Hier kom hy nou. Ja, kom hy nou lees hom. Ja, hy gaan ons gaan nou net vir meneer daar sê kom hy nou. Ja. Dat sê daar so Ramaphosa. President Ramaphosa, how many more must die? How many more must die? Gaan nog so 'n bietjie aan. President Ramaphosa, how many more must die? En dan het hy het hierdie videoetjie glad nie gekry nie. Nee, hy was onbewus van hierdie videoetjie. Maar goed. Soos ek sê, ek weet nie wat erger is nie, dat hy alleen vertel dat hy onbewus is of wat hy regtig onbewus is. En hy wees gedurende sy presidentskap, dis 2020. Maar onthou net hy kom ons nou net van die Withuis af. Wanneer het hy gesê in 2018? Ja. Het hy gesê there's no white daar's geen moorde in Suid-Afrika. Geen moorde van boere in Suid-Afrika nie. Ja, spesifiek whites. Net gou 'n ding wat ons ook bietjie wil net gou na kyk en maar ek wil nog een punt daar, jy het gevra oor die verskillende bewusmakers wat daar buite is en wie op die ouend moet die krediet kry, want daar's nie een enkele organisasie of individu nie, dit is die kollektiewe aksie wat op die ouend die eindproduk gebring het. Ek dink enigiemand is regverdig om te sê maar dis ons wat hierdie is ons wat vir Donald Trump ingelig het nie. Dit is 'n kollektiewe, dit is hierdie mense wat sulke optogte gedoen het. Dit is dokumentêre soos AfriForum sin. Dit is die sosiale media mense wat die foto's plaas, wat die video's plaas, die onderhoude doen, wat na die optogte toe gaan en met mense daar praat. Dis alles daai kollektiewe aksie wat dit op die ouend die oorwinning gebring het. Erns, wat se boodskap sê jy vir mense het wat altyd gewonder het, moet ek na 'n plaasmoord optog toe gaan? Moet ek opstaan teen hierdie gruwel plaasmoorde? Jy weet en op die ouene dag dalk net 1000 mense op, terwyl hierdie ander man net by die huis lê en sit en sê ag, ek gaan nou nie gaan nie want ek is bang iemand sien my daar. Wel, wat sal jy vir hierdie mense gesê het op hierdie video as een van hulle gesê het, ag maar wie gaan nou regtig hierdie sien as ons nou dit doen? Dalk 'n paar duisend mense. En dis 5 jaar later, né? Ja, hoe sou hulle geweet het hulle video, hulle optog gaan gespeel word op die grootste platform in die wêreld? Jy weet nooit nie. En die simboliek is ongelooflik sterk. Dis hoekom nou soveel mense daar buite is wat nou probeer ontken dat hierdie is nie waar nie, hierdie is nie Suid-Afrika nie. Ek weet daar's soveel, ek gaan nie eens al die belaglike argumente nou deurgaan wat mense sê net om te ontken. Dit is ontkenning. In Engels sê denial.
farm murder deniers. Dis wat hulle genoem moet word, want dis wat hulle is. Hulle ontken die probleem bestaan. Wat sal julle as AfriForum gebruik as 'n maatstaf of 'n meganisme wat julle kan wat bepaal wanneer gaan julle hierdie optog bywoon of wanneer gaan julle hom nie bywoon nie? Wel, dit gaan oor kapasiteit gaan, is dat hoeveel mense kan ons stuur, waar is dit, is daar 'n klare groot AfriForum tak of iets naby waar ons mense kan mobiliseer om te gaan. Daar's klomp logistiek wat in hierdie tipe optogte ingaan en op die eind van die dag is jy kan net nie oral op dieselfde tyd wees, dit gaan regtig oor praktiese reëlings wat getref gaan moet word om dit moontlik te maak. Maar speel 'n sekere komponent van kom ons noem dit politieke belading ook dalk 'n rol? As kom ons sê as boere besluit hulle wil dit doen en hulle nooi jou uit en hulle nooi boermedia uit en hulle nooi wie ook al uit om te kom bywoon. Weet ou kan sekerlik nie by almal, okay, jy het nou gesê kapasiteit speel 'n rol. Kom ons sê nou kapasiteit, julle het kapasiteit. Wat gebruik julle nog om seker te maak dat julle nou nie ook julle vingers brand as ek dit so kan stel? Wel, die ding is ook jy wil ook nie oral wees nie, want dan gaan dit lyk asof jy probeer oral net al die optogte kaap en dit 'n AfriForum ding maak, of dis ten minste wat mense gaan vir jou vinger wys na jou toe as AfriForum by elke liewe geleentheid is. En ek bedoel dan jy hoef ook nie oral te wees nie. Op die eind van die dag, soos ek gesê daar aan die begin, daar gaan vele verskillende paaie en aksies wees en jy hoef nie oral al dieselfde mense te hê nie. Die belangrike ding is net dat ek sal hoop dat almal toegewy is tot die waarheid en almal toegewy is tot dieselfde doelwit en dit is om groter bewusmaking oor die kwessie te doen. En as sukses slegs afhanklik is van die feit dat of AfriForum daar is of nie, dan is daar nie 'n baie groot verskeidenheid van momentum nie. Dit moet 'n plaasmoorde optog moet 'n sukses kan wees weens die gemeenskap wat bymekaar kom. Kan die gemeenskap genoeg kritiese massa daar kry? Korrek, en ek dink as hy van onder af self opstaan en self gereël word, is dit jou beste optog. Natuurlik, want dan dit is simbolies ook baie sterk, want as elke optog net klomp mense by het, want AfriForum het 'n klomp mense gebring, dan gaan mense sê maar hierdie is nie daar's nie regtig 'n organiese ondersteuning nie, is eintlik maar net AfriForum wat elke keer dieselfde mense, dis nou nie waar nie, maar dit is die tipe propaganda wat jy gebruik kan. Tipies wat ons by die EFF optogte sien. Ja, daai hulle ry busse aan. En dis ook eers dis die busse eers 12 uur opdag. Want dan ry hulle die mense aan tot daai tyd. Ja, so daai verskeidenheid is baie belangrik. Daar moet verskillende, soos ek gesê het, met die groot trek waar daar verskillende trekke is, by dieselfde plek uitkom, daar moet verskillende aksies, verskillende pogings, verskillende projekte wees. Daai verskeidenheid is 'n goeie ding. Ek wil nie hê mense moet dink dat daar moet 'n homogenisering word van alles moet net onder een sentrale beplanningskomitee wees wat al hierdie goed aan mekaar sit. Korrek, so jy praat van die potgieterlaar, die trigardlaar, al die verskillende, al die verskillende laars wat nou getrek het. Party het nou Natal toe getrek en toe het ons daar seer gekry, baie het nou 'n bietjie uitgewis gewees en potgieter het gesê nee, hy gaan nie, hy gaan die kant toe. So sien julle julleself as die potgieter trek of sien julle self as nou die wat saam met Pretoria is hulle en wie in daai rigting Marits hulle. Weet in daai rigting hy's nog net ongelukkig dood voor die tyd. Maar dit is, as daar enigiets is eintlik wat mense van hierdie gesprek afvat, is eintlik daai juis mense Afrikaners praat baie van maar daar moet volkseenheid wees en ons moet uit een mond uit praat, een rigting. Maar die belangrike ding vir my is eerder is daar moet 'n dinamiese ding wees. Daar moet verskillende stemme wees, daar moet 'n verskeidenheid wees. Dit maak jou beweging en die groter prentjie maak dit jou sterker. Kan jy net vir ons gou hierso op die bord net kry dalk die potgieter trek. Kyk of jy 'n prentjie prentjie van hoe die groot trek gelyk het. Hoekom ek dit wil graag begin net inspel is net om vir ons mense te wys dat eintlik het almal nie saamgestem oor Bloedrivier se kom ons sê met die strafkommando nie. Almal die saamstem nie. Potgieter het gesê ouens, julle is nou net die afgelope ruk is julle doodgemaak en julle honderde en nou wil julle het julle nou nie gesien nie. Dirkie Huys is sopas en sy geselskap is sopas dood. Is sopas doodgemaak en nou wil julle die ouens gaan straf. Wat is die kans? So Potgieter het dalk minder geloof gehad, miskien, maar hy het met sy verstand ook op 'n ander manier gedink en dit het nie ons saak verswak nie. Tog nie, is dit nie? Vandag praat ons van die groot trek. Hierdie is die groot trek. Ons praat nie van net een van hierdie was die regte idee en die ander was 'n klomp. Korrek. So Potgieter en Trigard se goed het saamgewerk en die ouens wat in Natal kom veg het, Uys en wie daar nog Retief en Marits. Hulle almal wat hierso was, het eintlik hier kom veg en hierso kan ons nou sê alhoewel hierdie ouens opgetrek het, het hierso
die katalis plaasgevind wat ons amper al vir volk gemaak het. Weet my observasie en my verduideliking vir mense en dan op die ouend as jy die is dat hierdie ding was die belangrikste ding. Ja, en as jy dan as jy nou 'n regtig groot prentjie wil gaan, dan sal nog die Anglo-Boereoorlog wat ook klomp verskillende denkwyses het oor wat moet ons doen, hoe moet ons reageer. Daar's eintlik ongelooflike groot debat onder die boere oor hoe moet ons oorlog verklaar? Is dit die regte ding? Generaal De la Rey, een van die groot teenstanders teen die oorlog, sê julle moet verstaan die impak van wat ons hier op wat as ons sou oorlog verklaar teen die magtigste ryk in die wêreld. Maar toe hy by 'n volksvergadering 'n lafaard genoem word, toe sê hy wel omdat hy nie wou oorlog verklaar op daai oomblik nie of omdat hy versigtig was daaroor, toe sê hy wat ek wel nou vir julle sal waarborg is dat as oorlog wel uitbreek en ons gaan oorlog toe met die Britse ryk, dan gaan ek nog lank beklei nadat al julle wat so gretig is vir oorlog lankal die slagveld weggevlug het. En hy was reg, hy was profeties wat hy gesê het. Wonderlik. En dis eintlik die gesindheid wat ons almal moet hê. Ja. As ek stem nou dalk nie saam met AfriForum nie, maar nou julle het vir my gesê ons moet nou in hierdie rigting gaan om vryheid te kan kry om vir onsself te kan beskik op 'n latere stadium. En dan verskil ek, maar ek sien die rigting waarin jy gaan en dan maak ek soos Dillery en ek hardloop voor en as ek voorkom en sê ek AfriForum, maar waar is julle? Jy weet nou, grappenderwys. Goed. Nee, ek dink is die belangrike ding. Dis lekker om oor die volk en ons geskiedenis te praat en is wys vir ons dat hierdie geskiedenis is so diep ingeweef in ons identiteit en wie ons is. Ja, en ons moet dit nie los nie. Ons moet dit omhels. Hierdie is die aard van die Afrikaner. Hierdie wat jy hierso sien op hierdie eintlik nou mooi uitgebeeld hierdie groot trek, dis die aard van ons volk. Jy gaan nie een lyntjie kry nie. Dit gaan verskillende trekke metafories wees. Help ons gou reg. Ek sien myself as 'n Afrikaner, maar ek sien myself ook as 'n boer en jouself? Ja, nee, ek is Afrikaner en 'n boer. Maar jy praat met die Afrikaner term. Is dit vir 'n kwessie of 'n ding wat jou laat stil staan en jy gaan nou met iemand praat oor dit hy nou nie sê hy's nou nie 'n Afrikaner of 'n boer nie. Nee, dis een van daai dinge wat jy moenie een of ander toets gaan skryf en dan sê hy vir jou wat jy is nie. Dis 'n volksidentiteit is iets wat jy weet dit binne in jou. Dis iets wat jy moet gaan getoets word om te weet. En vir my gaan dit oor die ideaal waarna jy strewe en dan daarna kyk ek na wat jy doen. Ja. Waar tree jy op? Waar daag jy op? Waar is jy betrokke? Wat praat jy? Wat sê jou mond? Wat sê jou aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Aan jou vrugte sal jy geken word wie jy dan is. Ja, absoluut. En dis maar waar ek myself vind en ek dink die meeste van hierdie ouens kan nie raak kwaad vir ons wanneer ons hulle nou bietjie terugvra in terme van want jy kan hierdie ding ongelukkig nie wit en swart met 'n definisie neersit nie. Jy moet dit koppel aan daai strewe wat daar in jou rus. Dit is interessant. Samuel Huntington, die politieke wetenskaplike, het in die 1990s gesê die definierende vraag van die post-Koue Oorlog era, die 21ste eeu eintlik maar, gaan wees wie is ons? En die volke wat daai antwoord op daai vraag het, gaan vorentoe in die toekoms in sukses kan behaal, maar die volke wat nie 'n antwoord daarop kan vind nie, gaan sneuwel. En daai is nie 'n vraag wat jy sommer net vinnig om die braaivleisvuur uitsorteer nie. Dis iets wat jy konstant mee worstel. Dis 'n absolute soos 'n worsteling wat ver in die toekoms in kan gaan. Jy kan dit self sien selfs in die Bybelse tye hoe daai volke deur hulle aksies steeds worstel met die vraag maar wie is ons? Dis nie 'n vraag van waar jy nou 'n volkskongres bymekaar roep en ons gaan nou besluit wat is die antwoord op hierdie vraag nie. Jy beantwoord daai vraag deur hoe jy met jou kinders praat, hoe jy met jou gemeenskap praat, deur jou aksies, deur wat jy skryf, deur wat jy sê, deur al die goeders wat jy doen op die ou end is om daai vraag heeltyd meer te worstel. Wie is ons? Waar kom ons vandaan en waartoe is ons op pad? En 'n ding waarmee ons nou die laaste paar ons mee gevra het is mag ons 'n volk wees. En 'n hele paar, ek moet sê Dr. Pieter Groenewald se enigste een wat vir my hard teruggestamp het en gesê het, nie mag nie, ons moet. En was die enigste ou, die ander het ook erken, maar hulle het net sagter erken en gesê nee, ons moet 'n volk wees. Wat nogal interessant is jy het, selfs in die Amerikaanse konteks het jy daai debat sien ontvlam nou, as ek nou reg onthou, einde laas jaar dink ek het hulle toe hulle nou debatteer oor immigrasie en identiteit, begin hulle die hele tyd die vraag van maar wat is 'n Amerikaner nou regtig? Ek kan nie vir daai antwoord gee nie, jy kan nie vir daai antwoord gee nie. Hulle gaan daai self met uitsorteer. Nou kyk hulle hier rond en vra, "Jesus, Afrikaners, kan julle nie ons help met hierdie?" Ek kan nie. Tot maak nie saak hoe graag ek wil nie. Julle
julle gaan self daai moet uitsorteer. En ons as boere kan ook nie nou verwag Donald Trump moet vir ons sê wie ons is of wie ook al daar buite moet vir ons sê, Jordan Peterson moet vir ons sê wie ons is nie. Ons moet daai self konstant heeltyd mee stoei en worstel en daar's amper nooit regtig 'n finaliteit tot daai strewe nie. Is heeltyd 'n geworstel om die antwoord te kry. Erns 'n belangrike ding wat ons ook by NP van Wyk Lou geleer het of waargeneem het is dat hy sê dit gaan nie noodwendig oor wat ons identiteit moet wees nie. Ons moet op die ouene by 'n punt uitkom wat hy sê as ons as Afrikaners, hy het nou spesifiek Afrikaners, maar ek sit nou boere by want ek wil graag wil hulle ook by weet inreken. As ons as Afrikaners of boere vandag sou verdwyn. Jy vat ons hierso net so weg uit Suid-Afrika uit. Waarmee sal die wêreld of Suid-Afrika armer wees? Dis die vraag wat ons mekaar moet vra. As ons moet verdwyn, wat maak dit Suid-Afrika armer? En dit is ook wie ons is. En ek wil dit klink nou dalk bietjie groot praat terug, maar dit is waar is die mensdom gaan armer wees. En ek bedoel dit kom terug by wat MP van Wyk Lou ook geskryf het oor al die volke en tale van die wêreld is verskillende instrumente in die orkes van God. Absoluut. Wat beteken as jy op die ou end enige volk of taal wat verdwyn is dan een minder instrument, unieke instrument uit daai orkes uit. En soos hy al reeds in sy tyd gewaarsku het, nou amper 100 jaar terug, so 75 jaar terug, het hy gesê daar's magte daar buite wat die mensdom wil reduseer tot 'n enkele alleen vleit. En ons sien dit vandag, die globaliste, die idee van daar moenie nasies wees, moenie kulture wees, moenie verskil in enigiets wees, almal moet dieselfde wees, want dan gaan daar nie meer konflik wees nie, wat 'n absolute leuen en 'n kinderlike uitkyk op die wêreld is. Inderdaad. Maar ja, dit is maar ons tyd se bouers van die toring van Babel, wat dink ek. Korrek, ek bevind dit so bietjie as ons nou gekyk na die Afrikaanse bewegings. Dan voel dit vir my ons het baie skrywers en digters wat goed kan praat oor die liefde en oor die drama en romanse en al daai goede, maar daar's 'n bietjie vir my 'n leemte wanneer dit kom by die volksfilosofie. As ons nou vir MP van Wyk Lou vat, dit waaroor hy geskryf het. Ek weet in jou kringe kan jy dalk nou meer name noem. Ek probeer sê van weet in die kringe waar ek beweeg in die minder akademiese groepe. Is dit asof ons kry nie daai ouens wat skryf en praat oor die volk nie. Waar is hulle? Ek wens kon vir mense sommer uitdeel so 'n paar boekies wat vir hulle 'n klomp name kan gee, maar daar is 'n hele paar denkers, wel nou nie so diep soos van Wyk Lou nie, maar daar C. Langehoven, CM van der Reever. As jy kom by spesifiek daai vraag oor identiteit van waar pas ons nou regtig in hierdie prentjie. Ek bedoel as jy kyk na die Afrikaners soos MP van Wyk Lou sê, ons is nie net sommer 'n koloniale volkie hierso wat kan terugvlug of teruggeroep word huis toe in Europa nie. Waar is ons huis? Ek vra die ander dag vir 'n Amerikaner. Ek beskryf sommer vir hom my eie geskiedenis van my voorvaders was Duitsers, Franse, Nederlanders, bietjie Switsers en Vlaminge ook daar. En ek vra vir hom, as jy daai alles in ag neem, jy meng alles daai saam, waar is my huis as dit nie Suidelike Afrika is nie? Nou wat sal een van daai lande moet ek terugkeer? Ek is nie, moet ek nou 'n som gaan doen en sê, okay, ek op die ek's 22% van hierdie een af en dis die grootste hoeveelheid van my genes, daai is my huis. Nee, ons enigste plek waar die Afrikaner kultuur tuis is hier op Afrika bodem en dis waar ons gevorm het. Ons taal is inheems hierso, ons kultuur is inheems hier. En die ding ook nou, en ons kan dalk as daar tyd is daarby uitkom, maar dit is die toekoms waarin ons beweeg as 'n volk is 'n tweeledige een, waar daar die diaspora daar buite is, wat al klaar nie nou net onlangs groot geraak het, was nou al vir die afgelope hoeveel dekades 'n groot Afrikaner diaspora, en dan is daar die kerngemeenskap hier in Suid-Afrika. Maar daai twee moet mekaar ondersteun. Ons moet nie die mense wat nie meer in Suid-Afrika is, die Afrikaners daar buite afskryf nie, maar hulle moet ook nie vir ons, hulle moet vir ons ook begrip gee van hoekom ons bly, want daar moet, en hierdie is die harde realiteit is, daar kan net 'n Afrikaner toekoms wees as daar 'n kerngemeenskap hier in Suidelike Afrika. As 'n kerngemeenskap wat daai diaspora voed en hom ondersteun. Ons het nie die kulturele, wat kan mens dit noem, immuunstelsel of gereedskapskussie om as 'n eksklusiewe diaspora volk te oorleef nie. Daar's ander kulture wat dit het, ons het dit nie. As ons eksklusief diaspora volk is, gaan ons verdwyn. Dis hoekom
ons moet vrede maak met die feit dat daar gaan 'n tweeledige bestaan in ons toekoms wees, 'n diaspora en kerngemeenskap, en daai bande tussen daai twee dele van ons volk moet versterk word en dit moet daar wees. Maar daar moet begrip na beide kante toe wees. Ons moet nie die mense wat Suid-Afrika verlaat het, die Afrikaners daar buite afskryf nie, maar hulle moet ook vir ons begrip gee. Ons is nie idiote of kortsigtig of selfsugtig wat ook al lelike beskrywing jy wil gee vir die mense wat bly nie, want daar moet 'n kerngemeenskap hierso bly. Dit is absoluut krities vir die toekoms vir daai tweeledige bestaan. Dit maak inderdaad sin wat jy sê, en ek dink ons gaan nou terugkom na die oplossings toe, want ek het 'n paar oplossings wat ek op die tafel wil sit, wat ek julle al hoor praat het. Ek wil net graag gou vinnig net 'n videoetjie inspeel wat gaan oor die volksmoord situasie, en ek dink ons net gou die Trump ene afsluit, dan kan ons met hom klaarmaak. Dis mens kan oor daai Trump-episode ook nog 2 of 3 ure gesels. Ek bedoel, ek het tot nou die dag Engelse ou gekyk wat Ramaphosa se liggaamstaal ontleed. Al wat hy doen is net liggaamstaal. So hy kyk net na dit en dit. Maar ek het nou geleer by iemand anders wat in Suid-Afrika ook konflikhantering gedoen het en wat hierdie goede gedoen het, sy gesê dat die Afrika kultuur persone anderster optree as byvoorbeeld ons Europese ouens in terme van die oogkontak, in terme van glimlag. So hulle glimlag nie omdat hulle lekker kry nie, hulle glimlag omdat hulle verleë is en weet hoe hulle embarrassed is. As hulle in 'n verleentheid verleentheid is. Hierdie is nou ook goedjies wat nou opkom op sosiale media wat nou terugwys en sê maar AfriForum sê daar's 'n genocide. Ek wil vir jou sê is my observasie waar ons kyk wanneer ons met mense praat, kry ons 2 tipe brille wat ons sien die mense dra. Die een ou wat die Suid-Afrikaanse bril dra, en ek noem dit soos wat Professor Karel Boshoff my gesê het oor Suid-Afrikanerisme. Suid-Afrikanerisme. En hy sê die ander ene is ons eie volk, wanneer ons met ons Afrikaner en ons boerbril na die situasie kyk, dan as jy die Suid-Afrikaner bril aan het, dan sien jy nie die volksmoord nie. Want ons is mos 'n minderheid, ons is 7%, en hierso word nou 'n paar van ons doodgemaak, en in vergelyking met die breë Suid-Afrika wat 'n mislukking is ons nou eintlik, soos hulle sê, ek wil nie sê collateral damage nie, maar wat is die Afrikaans vir dit? Weet, onbeplande, ons word onbepland getref. En vir my gaan dit daaroor dat ons kom agter, ons was 5 gewees, en nou na 30 jaar sien ons is nou net 3. Is dit nie volksmoord nie? Dis die een ding, en die ander ding is, wanneer jy met die volksbril na onsself kyk, dan kom jy agter, hier is iets fout. Hoe sien julle dit? Ja, so wat vir my regtig uitstaan van hierdie hele debat sover, is eintlik 2 baie steurende vrae wat na vore kom. Die eerste steurende vraag is as figure soos Donald Trump en baie ander daar buite die gruwels van plaasmoorde sien, die brutaliteit van plaasmoorde sien. Aanskou hoe politici soos wat hy in daai video's gewys het, wat dreunsange doen oor kill the Boer, kill the farmer. As hulle alles daai sien en hulle kom tot die gevolgtrekking, maar hierdie lyk vir ons soos 'n volksmoord. Wat sê dit van diegene binne in Suid-Afrika wat sê ag, hierdie is net normale misdaad. Hierdie wat vir julle soos volksmoord lyk, is maar net ons normaliteit. Dis normaal, as niks vreemd aan dit nie. Dis die eerste steurende vraag. Wat sê dit van daai plaasmoorde ontkenners, soos wat ek hulle noem? Tweedens, die volgende steurende vraag is: moet wat met Afrikaners en boere met die boere van hierdie land gebeur eers op die vlak van 'n volksmoord wees voordat die wêreld se aandag verdien, voordat ons mag omgee daaroor, voordat ons iets mag sê oor dit? Wat sien jy dan as vlak van 'n volksmoord? Wel, as jy iets soos wat jy in Rwanda gesien het, waar daar honderde, die tipiese voorbeelde maar van volksmoord. Is dit nie die probleem wat ons dat ons dink 'n volksmoord is eers wanneer die mense in massa lyke in die strate lê nie? Daar's baie navorsing na gedoen oor die stappe of die vlakke van volksmoord, en julle het dit al baie gedek op hierdie program ook. Daar's definitief van daai stappe wat besig is om na vore te kom. Ek bedoel, jy het nie hoërgraad wiskunde nodig om dit te verstaan nie. As volksmoord 'n koek is wat jy bak en dit vat verskillende bestanddele, is die ANC besig om eiers te breek en meel bymekaar te maak. Ek wil dit mens kan as jy kom by soos dreunsange soos Kill the Boer. Hier's 'n ander ding wat belangrik is. Wanneer Elon Musk sê in sy woorde, this chant is genocidal. Hy sê nie, hy sê hierdie is julle 'n oproep tot volksmoord. Wat
Kill the Boer is. Kill the Boer is 'n oproep tot die uitwissing van 'n spesifieke groep mense gebaseer op hulle identiteit of die aanval ten minste die die oproep tot geweld teen daai groep mense. En dit is 'n element van volksmoord. Korrek. Met ander woorde, kom ons sê nou daai 10 stappe wat ons nou al in 'n vorige episode gehad het, het ons die 10 stappe gehad en die 10 stappe het ons gesien, ons merk eintlik nou al 7 van hulle al reg. Maar 8 en 9 en 10. 9 is die fisiese volksmoord, die massamoord, die massamoord. Ja. En 10 daarna is die ontkenning daarvan. Nee, ons het nie so gedoen nie, En inteendeel kom ons nou agter dat die vooraf gebeurtenis wat plaasvind, is hulle al reeds besig met sterk denial, sterk ontkenning daarvan. Nou my volgende vraag wat ek vir mense vra wat verskil oor die feit dat die volksmoord of broei of aan die gang is, weet ons uit ons bril, uit ons oogpunt gesien, is as ons die 30 jaar se plaasmoorde vat. Kom ons sê 2600 tot 3000, hoeveel ook al, ek is nie heeltemal seker nie. Maar kom ons sê jy vat daai 2600 moorde die afgelope 30 jaar. En jy gaan speel hulle uit in 30 dae. Dan ewe skielik as dit in 30 dae is, dan is almal bereid om te sê dis 'n volksmoord. Maar as dit in 30 jaar is dit nie 'n volksmoord nie. Ja, dis 'n interessante punt, want op die einde van die dag is daar regtig net een belangrike vraag. Daar's baie terminologie en daar's debatte oor terminologie. Maar die belangrike vraag is, word ons volk eksistensieel bedreig? Daarop is 'n absolute ja. Onmoontlik om dit te ontken. Want eksistensiële bedreiging vat verskillende forme. Dit vat die vorm van wette wat teen jou diskrimineer. Dit vat die vorm van wanneer daar 'n getekende misdaad teen jou mense gepleeg word dit ontken. Eksistensiële bedreiging kan geweldsaanhitsing wees, soos Kill the Boer. Dit kan wees wette wat jou privaat eiendomsreg bedreig, soos die onteieningswet. En dit op die ou end van die dag is die belangrike punt wat ons ook moet seker maak die buitewêreld verstaan. En ek dink die Trump-administrasie verstaan dit baie goed. Terwyl jy nou daaroor praat, jy kan aanhou, hierdie is ek tevrede. Ek dink ons gaan hom verbygaan. Jy het my geantwoord op hom. Kom ons kyk dit gou na Dirk Herman en Jaco Kleinhans. En hulle het dit nog ons mooi gestel dat hy sê ons het eintlik al sag geraak oor desensiteerd. Ons het gedesensiteerd geraak oor die onderwerp en daarom wil ons nie oor volksmoord praat of genocide praat nie. Maar toe sê 'n interessante ding dat daai ouens as hulle na die papierwerk kyk en in die definisie en sê volksmoord. En soos ek sê, wat sê dit van diegene binne in Suid-Afrika wat dan net sê hierdie van ou mense wat doodgemartel word, is maar net normale misdaad. Dit is verdoemend vir hulle. Dit is hulle moet dit is wat die Suid-Afrikaanse delegasie die kans gehad het om vir die hele wêreld 'n verduideliking te gee, want ek bedoel, as die wêreld en die Amerikaanse publiek daai video's en daai goed sien wat gespeel is daar vir hulle, dan is hulle gewalg, hulle is geskok daardeur. En die enigste reaksie wat die Suid-Afrikaanse delegasie gehad het, was net hierdie is normaal. Wel, een vrou het gesê, as julle dink hierdie is erg, moet julle sien wat met ander Suid-Afrikaners gebeur. So daar's eintlik dan net twee argumente hierso wat hulle tussen moet kies is of wat hier met boere gebeur is, daar's iets uniek aan dit wat hulle nie gesê het nie, of wat hulle gesê het is hierdie is maar net wat met almal in Suid-Afrika is maar net word gemartel, word doodgemartel, word geteken in hierdie manier wat ook nie waar is nie. Daar is 'n spesifieke uniekheid aan plaasmoorde wat ook belangrik is om uit te wys. So speel gou dalk hierdie kant daar, maar daar's nog 'n punt oor dit ook wat absoluut krities is. Kom ons hoor dit so min of meer. Ja. Die vraag is dalk word dit gedefinieer as 'n volksmoord? Ja, hoe erg is dit? Is dit 'n volksmoord? Ek onthou toe ons in Amerika was, jy sal ook onthou toe ons ook met die mense daar gepraat. Nou ons het nie die woord volksmoord gebruik nie. Ek wil sommer net vir interessantheid, hier is die goed wat ons versprei het in Amerika oor plaasmoorde is in die openbaar beskikbaar. Ons het duidelik gesê wat ons standpunt is. Hier wys ons dat 50% van boere wat vermoor word eers gemartel. Ja. En ons wys hierso in hierdie stuk 16% mense wat skuldig is word skuldig bevind, net 16%. Maar die punt is so ons kon dit hier gewys het.
En ek onthou toe sê die Amerikaner nou vertel ons hulle oor plaasmoord. Ons sê dit is nie, maar ons gebruik nie die woord volksmoord nie. Ons het dit nogal so gesê. Sê verduidelik 'n bietjie wat alles daar gebeur. Ons wys dit, ons sê. En hy kyk ons en hy sê, maar dis volksmoord. Ja. Toe stry hy nou met ons. Hy sê vir ons, maar dis volksmoord. Dat jy maar dink. Ek dink is basies dit. So definitief is dit so dat ons het nou al so want die linkse media bly ons heeltyd kap oor. Dis nie 'n volksmoord nie, jy weet, want hulle kyk heeltyd met die Suid-Afrikaanse bril op. So ek dink Dirk hulle het dit baie mooi gestel hierso. En wat ek net belangrik is wat om uit te wys is die unieke aard van plaasmoorde, want dis die ander groot debat waar daar heeltyd net vir ons gehamer word, dit is die uniekheid, daar's niks uniek aan dit, dit is net normale misdaad. Ek wil regtig die gehoor uitdaag om 'n bietjie te dink. Kan hulle dink aan enige ander geweldsmisdaad wat ontken word deur die president op 'n internasionale platform? Daar is geen X wat gebeur in Suid-Afrika. Polisiemoorde, geslagsgeweld, wat ook al. Nee, niks van nooit nie. Hy sal nooit so iets doen nie. Is daar enige ander geweldsmisdaad wat aangehits word deur politici, deur dreunsange? Ek kan nie dink aan 'n voorbeeld nie. Is daar enige geweldsmisdaad in Suid-Afrika wat joernaliste grappies maak op Twitter oor? Nee, hulle doen oor plaasmoorde. Is daar enige geweldsmisdaad in Suid-Afrika waar wanneer die slagoffers hulle stories vertel, wanneer daar optogte is, dan sê mense en hierdie is net leenaars. Hulle vertel nie die waarheid, dit is misinformasie is mos in die nuwe woord. Ek kan nie dink aan enige ander geweldsmisdaad waar dit die geval is nie. Is daar enige geweldsmisdaad in Suid-Afrika waar wanneer aktiviste onderhoude doen en hulle praat oor hierdie kwessie, hulle wil aandag bring na hierdie kwessie, of dit nou 'n renosterstropery aktivis is of geslagsgeweld aktivis of wat ook al, waar die onderhoudvoerder vir hulle in die oë kyk en sê, maar daar's groter probleme as hierdie. Hoekom praat julle oor hierdie probleem? Soos byvoorbeeld nou geslagsgeweld. Sal hulle regtig 'n geslagsgeweld aktivis in die oë kyk en sê, maar die meerderheid van moordslagoffers in Suid-Afrika is mans, hoekom gee julle om oor hierdie? Of 'n renosterstropery aktivis en sê hulle, die oorgrootste meerderheid van diere wat doodgemaak word is ander diere. Is die renosters. Hoekom gee julle om oor hierdie klein nou renoster probleempie? Dis 'n klein persentasie. Nee. Die feit dat ek hierdie stories beskryf, jou gehoor sal lag as hulle dit sommer net die prentjie in hulle kop laat uitspeel, sal nooit gebeur nie. En daai is net van die voorbeelde oor hoekom dit 'n unieke misdaad is. Hoekom is plaasmoorde die enigste misdaad waar dit alles mee gebeur? Hoekom is dit die enigste geweldsmisdaad waar wanneer die regering gevra word, maak hierdie 'n prioriteitsmisdaad. Nou 'n prioriteitsmisdaad beteken nie dit is die enigste prioriteit van die regering nie. Prioriteitsmisdade is unieke misdade wat 'n unieke teenstrategie kry. Renosterstropery, geslagsgeweld, politieke sluipmoorde, bendegeweld, dis alles prioriteitsmisdade. Glad nie omstrede om dit wanneer mense as jy daai lys vir hulle gee, sê ja, dit maak sin dat dit prioriteitsmisdade is. Nou wanneer AfriForum sê maak plaasmoorde ook 'n prioriteitsmisdaad. Ons dink dit het al die kriteria om daarop te pas as die regering kyk hulle vir ons. En hoe lank vra hulle nou vir dit? Ons vra nou al vir dekades vir dit. En ek weet die SA doen dit 'n paar van die landbouorganisasies, hulle vra almal vir dit. John Steenhuisen sê in daai videoklip vir Donald Trump, ons gaan dit nou doen. Ek sê jy's al hoeveel 6 maande, 7 maande minister, hoekom nou ewe skielik wanneer jy geboelie word, nou wanneer die temperatuur hoog is, nou is al beloftes van ons gaan. So die DA gaan dit nou reg kry nou dat hy deel is van die GNU, die regering van nasionale eenheid. Die ANC geleide regering, die ANC geleide. Kyk, en Cyril het dit baie duidelik gestel dat dit is sy regering en hy het vir DA daar gesit en dis sy landbouminister daar. Ek het dit gister op my profiel geplaas. Verlede week lees ek in die Burger in Cyril se woorde, sê hy die regering van nasionale eenheid se missie is nog steeds die nasionale demokratiese revolusie. Korrek. Dan sit 'n ANC geleide regering. Ons moet daai ene vra. Dit bring my by die volgende vraag en dit is daai vraag is: verstaan ons mense dat dinge soos die BEE, die DEI, die transformasie, die rassewette, daai goede is fyn verweefde masker wetgewing, kan mense sê, of ideologie of narratiewe, wat eintlik die ANC se National Democratic Revolution instrumente is, as ek dit nou so kan sê. Absoluut, so al daai goed, die tweeledige benadering tot die nasionale demokratiese revolusie is kaderontplooiing en transformasie. Sê geweer kaderontplooiing en transformasie. As jy daai twee goed saam sit, beteken dit, en baie eenvoudig gestel,
Die ANC se missie is om elke faset van die regering, die staatsmasjinerie wat hulle gekry het in 1994, om elke stukkie van daai masjien, as jy dink aan dit soos 'n kar, elke part, selfs die klein handvatsaltjie wat die deur oopmaak, moet 'n ANC loyalis wees in daai masjien. Dit is wat kaderontplooiing en transformasie. Ek gaan dit nou so 'n bietjie in ons vir die volk ons verstaan broederbond goed, want hulle het mos nou deesdae negatiewe kommunikasie in die broederbond, alhoewel ons destyds glo dat dit ook goed bedoel was. Met ander woorde, die kaderontplooiing is nou eintlik hulle broederbond. Dit is hulle, jy moet 'n loyalis oral hê. Daar's nie 'n pos te klein om 'n ANC loyalis daar binne te hê nie. Dis wat kaderontplooiing beteken. Wat transformasie beteken, is half die dekmantel vir kaderontplooiing, want transformasie beteken elke faset van die samelewing moet demografies die groter bevolking reflekteer, of dit nou die bestuur van 'n besigheid is of 'n onder 12 netbalspan, presies soos die land se demografie lyk. Maar dit is die dekmantel, daai rasse agenda is die dekmantel onder waar die regte agenda verskuil word. Die regte agenda is elke faset van die land moet onder die greep van die ANC wees deur 'n loyalis in elke stukkie van daai masjien te sit, die staatsmasjinerie. So as ons dit moet vergelyk in terme van 'n trekkrag en 'n stootkrag, jy weet, dan kan 'n mens sê daar's al drie kragte is in spel. So daar's 'n trekkrag, daar's 'n stootkrag en daar's nog 'n laai of 'n drukkrag van bo af as die mens na al hierdie aspekte kyk. Maar om terug te keer, dink jy ons mense verstaan hierdie konsep? Dis hoekom ek nou juis nou vir hulle 'n prentjie probeer gee van die broederbond sien jy as kaderemploying. Ek dink nie die begrip is al totaal daar buite nie, maar soos ek altyd op my YouTube kanaal ook sê, is as mense kla partykeer is jy het al hierdie gesê, jy herhaal heeltyd dieselfde. Ek gaan aanhou myself herhaal totdat dit deurweek is, tot almal verstaan. Weet van my gehoor, verstaan al hierdie idees, hulle weet waarvan ek praat. Maar daar's heeltyd nuwe mense wat nog kom en sê hulle verstaan nog nie lekker hierdie. Vir daai mense gaan ek aanhou herhaal. Ek is jammer vir die mense wat nou vir my hierdie storie en van hierdie goed oor verduidelik het 3, 4, 10 keer. Maar ek gaan aanhou myself herhaal. Ek gaan aanhou dieselfde idees oor en oor verduidelik totdat ons mense deurweek is daarmee, totdat hulle verstaan waaroor dit gaan. En dis hoe mense idees op die ou end aan mense verduidelik, is dat jy moet konstant herhaaldelik daai idees verduidelik. Jy kan nie net sê, ek het dit een keer gesê en julle almal kan nou maar gaan kyk hierdie video van 10 jaar terug waar ek al hierdie goed verduidelik, dan sal julle verstaan nie. Terwyl ons tegniese ons gevra om net vir ons die videoetjie oor kommunisme net op te bring. Dis nou as jy Joe Rogan is, dan sê hy ook so vir sy manne, sit geraai vir ons op, sit geraai op. Kyk hier by Boer Media maak ons so baie geld, jy wil net nie weet nie, maar ons rol in dit, jy weet. So. Jy moet net nou nie dim the lights op my trek en sê, sit vir die ligte bietjie laer, ek wil vir jou video wysies. Ons kom nou daar naartoe. Ons lokval kom nog. Nee. Wat ek wil sê is maar eintlik basies as ons terugkom na kommunisme toe. Maar dis eintlik waarna ons wil vra. Nou as ons nou hierdie punt, ons is nou die dag en dan sê ek ook nou ons nou die dag was 'n jaar of 'n bietjie meer, het ons 'n groep jong mense langs 'n vuur, hulle was matrieks gewees. Het ons hulle gevra, manne, wie van julle wat hier so staan kan vir my sê wat is kommunisme? Wat is sosialisme? En weet en kapitalisme? En hulle het letterlik nie geweet nie. Nou is my vraag is ons sit met 'n skoolstelsel wat vir ons glad nie meer bewus maak van wat kommunisme is, hoe die model werk nie. Kan jy vir ons gehoor verduidelik wat is kommunisme? Ja. Kommunisme is die ideologie of die idee dat al die mag moet gesentreer word in die hande van die regering en dan gaan daai gesentraliseerde owerheid gaan dan gelykheid vir almal. Jy gaan die utopie, die hemel op aarde bring. Dis 'n utopiese ideologie. So die kommuniste sien 'n wêreld vol konflik, klassekonflik soos hulle dit sal noem. Hulle sien ongelykheid, hulle sien goed wat volgens hulle onregverdig is. Sê hulle, alright, ons moet al hierdie mag in 'n aardse owerheid soos die staat se, die staat moet God gemaak word. Daar mag nie enige ander mag buite die staat wees nie en dan gaan daai nuwe mensgemaakte God, eintlik al vir die nuwe toring van Babel, gaan dan gelykheid en die nuwe tuin van Eden vir ons maak. Ons het nie vir hoe hulle dit nou sal sê, ons het nie 'n owerheid buite ons menslike bestaan nodig nie, soos God nie. Ons kan dit self doen. Ons kan self hierdie mensgemaakte God met die naam die staat bou en dit sal vir ons die tuin van Eden, hemel op aarde, paradys, hier op aarde bou. Maar belangrik wat jy gesê het is hulle haal godsdienst uit, né? Godsdienst mag nie daar wees nie. Want
godsdiens, God is 'n kompetisie vir die staat. Want dit is 'n owerheid hoër as die staat. Wat beteken kommunisme is 'n eksplisiet anti-christelike ideologie. Soos Alexander Solzhenitsyn, die groot kritikus binne in die Sowjetunie geskryf het dat militante ateïsme is 'n kritiese komponent van, dit is nie net 'n simptoom nie, dit is 'n kritiese komponent van kommunisme, want daar mag nie 'n alternatiewe owerheid hoër as die staat wees nie. Speel net gou vir ons rol net gou 'n bietjie hier verby. Ons het al die ou Karl Marx en die kommunis en nou wat ou Karl Marx sal seker hy begeer seker Karl Niehaus begeer seker maklike fout om te dis die verskil hier. Dis net die van wat verskil daar. Dis seker dieselfde. Kan ons net daarso daar waar Jordan Peterson inkom. Eintlik dink ek is in die einde. Kom ons speel hom gou daar. Hoor net gou wat sê hy. Is net so 'n bietjie daar af. Filthy in every way, essentially, that you could be filthy. Like ja, literally. Karl Marx aan nie so. Hy was 'n ou veel ou. Hy het op mense se banke geslaap. Korrek, en dan op die einde van die dag het hy geskryf oor die ekonomie wat nie gewerk het nie, maar hy het kapitaliste nodig gehad om hom te sorg. Dieselfde soos ons taxi bestuurders. Ek het nou eendag onderhoud geluister. Hulle promoveer dat wil so graag kommunisties wees, né? Maar hoekom jaag hulle by die strate by ons verby? Want hulle wil 'n kapitalistiese stelsel, hulle wil jaag om by die volgende een te kan kom. Goed, jaag hom net gou nog so 'n bietjie aan, net nog so 'n bietjie aan. Ja, daar's my ek sien ekskuus, my oog het gevang. My onderhoud daar op BizNews is nou net 'n uur terug op. Nou toe, waar ek analise daar saam met Alec Haag gedoen het. Ons gaan julle kan regtig waar op BizNews gaan kyk. Dit klink my dit was lekker onderhoud. Ek het baie geniet. Ja, maar ek geniet vir Alec, hy's lekker. Ja, praat lekker. I mean he had hideous views towards black people. Communism is far worse than apartheid. I don't believe in canceling millions died under communism. The things that the left is willing to cancel. Or it's either ideology. Ek wil 'n bietjie huiswerk vir jou gehoor gee. Gaan lees bietjie op oor die etniese apartheid wat die Sowjetunie toegepas het op die verskillende volksgroepe wat onder hulle geleef het. Dit was nie alles net die Russiese wat noem hulle die slawe wat daar gebly het nie. Daar's kulaks en Duitsers en allerlei ander groepe, baie etniese groepe wat die Sowjetunie nie as vyandig gesien het en hulle was brutaal gehanteer deur die Sowjetunie. So as jy 'n bietjie wil huiswerk en dan nie nou tyd om in dit alles in te gaan nie, maar 'n bietjie huiswerk vir jou gehoor, gaan lees bietjie die Sowjetunie se apartheid wat hulle toegepas het, wat hulle gedoen het aan etniese groepe wat hulle gesien het as bietjie van 'n probleem vir die staat, wat hulle gesien het as vyandig teenoor die staat. Korrek. Ek gaan hierdie net gou klaar lees, dan wil ek jou goed terugvat na die ANC en hierdie kommunistiese model. This or that American figure odd because when property is taken from the people, soon their dignity, faith and families follow. Absoluut. So, wees maar beslis, wees reg vir dit. Freedom is fragile and history warns us. Never trust those who offer utopia as the price of your liberty. Presies. Daar gaan manne na jou toe kom wat baie groot beloftes van hemel op aarde. En hulle doen dit al reeds. Hulle gebruik op hierdie stadium ons as Afrikaners boere wat op plase vermoor is en sê dis niks, ons doen dit want ons soek grond, vryheid. Dis wat hulle gebruik. Dis presies wat die ANC onlangs ek kan nie onthou presies wat die jaar was nie, maar daar's 'n toespraak waar Cyril Ramaphosa sê dat hulle gaan die tuin van Eden in Suid-Afrika skep deur hierdie tipe beleide. Dit is daai utopiese visie, maar daar's 'n gesegde wat sê Utopia is 'n plek aan die ander kant van 'n oseaan van bloed en jy kom nooit daar uit nie. Jy roei maar net heeltyd en dis heeltyd dit is amper om die draai. Ons moet net nog bietjie meer drakonies wees, nog meer by mense vat. Korrek. En dis hy gaan aan tot op 'n stadium dat hy regtig waar by die punt uitkom wat hulle wil hê hy moet uitkom en dis die destructive fase, né? Destruction. Robert Daigen, 'n Suid-Afrikaanse skrywer, het gesê jy kan hom op X vind. Hy het so 'n aanhaling waar hy sê kommuniste, daar's mos die ou gesegde van party mense om 'n omelet te maak met so 'n paar eiers breek, maar hy sê dis nie waar nie. Kommuniste beloof 'n omelet sodat hulle kan eiers breek. Ja, jy sien. Freedom is fragile and history warns us. Ja, ons het hom gehad. Nou die volgende ene wil ek net gou kyk hierso. Dit is under communism the poor stay poor and the powerful rule without accountability. En ons is ook nog besig om dit jy skep 'n super elite. Korrek. 'n Super elite en slegs hulle is die ouens wat die klink baie soos die tipe elite wat jy vandag sien. Daar sê, dis eintlik waarna toe ek saam stem. Never forget the cost of silence, complicity and blind faith in the state.
daai ding, die cost of silence, gaan lees bietjie Alexander Solzhenitsyn se werk. Hy het gesê, Jeep Jordan Peterson kom nogal baie aan. Hy het gesê, die leuns kan maar in die wêreld inkom. Die leuns kan self wen, maar daar moet nooit gesê word dat ek hulle gehelp het om te wen nie. Ja. Dit is ons benadering ook. Daar's baie leuns daar buite. Die leuns mag dalk selfs wen in die kort termyn. Maar moet net dat jy nooit skuldig daaraan is dat jy die leuns help wen het nie. Dis waar. Communism view religion as an opiate. Dis 'n dwelm vir die masses. Used to pacify and control people. So dis hoekom hulle nie van ironies, jy moet eintlik jy moet op die kop draai wat hulle sê. Kommunisme is die dwelm vir die massas, nie godsdiens nie. Maar hulle probeer dit nou versag deur te sê ons gee eintlik om oor die gewone mense daar buite, in hulle woorde nou die godsdiens is besig om vir hulle passief te maak, wat ook al hulle hierso sê. Maar dis nie hoekom dit die regte rede is, want daar mag nie 'n owerheid hoor as die staat wees nie. Die staat moet die ultimate owerheid wees. Die staat moet God wees. Dit is wat die kommunisme wil hê. Dis wat hulle sê. So if we ignore the past, we risk repeating the nightmares it took generations to escape. Absoluut. En ons is amper op die einde. Ja. Ek wil net hierdie deurlees want dis my belangrik dat ons vir ons mense moet leer wat kommunisme is. Hierdie kan julle maar gaan kyk. Dis die onderhoud wat Jordan Peterson gehad het hiersom met kan nou nie die ou se En as die mense nou vir jou sê maar ag, die ANC is dan nie kommunisties nie. Dan vra jy vir hulle, weet julle wat is die Tripartite Alliance? Ek weet nie wat hy in Afrika. Ek dink dit is 'n Afrikaanse term vir hom, maar die 3-deel alliansie. Gaan kyk uit 'n Wikipedia page. Gaan kyk daar Tripartite Alliance. Kom ons kyk kyk dit is die alliansie tussen die ANC, COSATU, die vakbonde en die SACP. So Tripartite lyk soos 'n apartheid. Tripartite Alliance. Jy weet nog, ek gaan huiswerk vir jou gaan lees op wat is die Tripartite Alliance. Lees hom gou daar vir ons. The Tripartite Alliance is a political alliance in South Africa consisting of the African National Congress, the ANC, Congress of the South African Trade Unions, COSATU, and the South African Communist Party. Alliance, wat vandag nog bestaan. Hierdie twee, COSATU en die SACP, kompeteer nie in verkiesings nie, want die ANC volgens hierdie deal, hierdie ooreenkoms, is dat die ANC gaan kompeteer, kom ons smelt ons magte saam en dan regeer ons saam. Dis hoekom ons in die verlede al ministers van finansies gehad het wat uit die SACP, die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party het. Maar erns vertel my nou as die MK en die EFF nou om die draai nou 'n nuwe verkiesing wen, die volgende verkiesing wen, gaan die Tripartite gebreek wees. Ek weet nie, dis in die realm van spekulasie. Ek is geen idee wat dan sal gebeur nie, maar hulle gaan net weer om die draai loop en ons vat daar weer eentjies. Ek sien ook nie, dis nou wat John ook daar in die kantoor gesê, almal weet van wie ek praat, so ek net sê John, maar wat John daar in die Oval Office daar vir president Trump gesê het, hy het gesê, ons is net so bang vir die EFF en die MK. Ek sê, wel, op die ouend van die dag, al wat julle doen is good cop, bad cop. Julle sê, ouens, julle moet vir ons laat doen wat ons wil, want as daai ouens in beheer kom, gaan hulle eers erg wees. Maar dit klink vir my soos 'n gijslaer situasie. Dis 'n ou wat 'n geweer het, of daar staan 'n ou met 'n geweer in die hoek van die Kaap en hy sê, die ou wat voor jou sit sê vir jou, jy moet alles doen wat ek sê, want as jy nie vir my vertrou en vir my laat doen wat ek wil nie, dan gaan daai ou vir jou kom seermaak. Tipiese taktiek. Ek dink nie mense moet daarvoor val nie. Ja, MK en die EFF is 'n groot bedreiging, maar moenie dat dit vir die ANC of die ANC geleide regering wat ons nou onderleef, nou net 'n vrye lisensie gee om te doen wat hulle wil, want as jy nie vir hulle toelaat nie, dan gaan daai ou vir jou kom seermaak nie. Dis 'n gijslaer situasie. Dis nie regverdig nie. Erns, kom ons praat 'n bietjie oplossings. Ja. Wat se oplossings? Ja, ons moet op 'n positiewe noot eindig. Gaan moeilik wees, dit gaan nog steeds 'n gevegtery afgee. Ekskuus dat ek jou nou onderbreek daar, maar dit is vir my altyd so snaaks as ek internasionale onderhoude doen. Dan sê ek altyd vir hulle, dan sê hulle, hierdie gaan seker weer 'n harde gesprek is. Dan sê ek, ja, dit gaan wees, maar ek beloof julle dit gaan positiewe einde hê. Dan wil hulle nie my glo nie en dan bring dit altyd by die oplossingsgedeelte is altyd die positiewe einde. Korrek, want dis wie ons is bouers. Ons bou, ons wil graag 'n ding neersit wat vir ons kan werk. 'n Stelsel neersit wat vir ons kan werk. Ek gaan nou net so oopmaak en jy moet hom maar skuif hoe hy gaan pas. Is wanneer ons nou geluister het na Ernst Roots, as hy besig om te sê dat die huidige politieke bestel en stelsel werk nie, kan nie werk nie.
Die apartheid het nie gewerk nie en ons het weer die redes, die huidige ene werk nie. Ons weet dat die wêreld of die huidige Suid-Afrikaanse stelsel wil hê jy moet nou kies. Jy's nou of vir apartheid of jy's vir die ANC. Daar's niets anders dan nie. Hoe kry ons dit verander? Ek dink Ernst is besig om te praat van desentralisasie. As hy praat van desentralisasie, weet jy meer as wat ons weet of wat dink jy wat dis daai selfbestuur wat my eerste dokumentêr oor gaan. Ons moet dit gou selfbestuur. Ekskuus, kom ons praat so dit is daai hele antwoord op maar wat beteken desentralisasie? Wat beteken desentralisasie? Kom ons kyk dit gou die stukkie. Ons het hom al reg gehad. Hy's gratis beskikbaar op YouTube. Jy kan net intik AfriForum selfbestuur. Staatsbestande. Ek moet sê as jy nou 'n probleem het met AfriForum, kom ons raak nou net so 'n bietjie rustig. En dan wat jy nou gaan doen is gaan luister net hierdie onderhoud net deur sonder om nou vreeslike brille op te sit en dan kyk jy wat gebeur, wat hoor jy in hierdie hele onderhoud. Ons het hom gekyk en ons is aangenaam verras gewees. En dan ook die boek Selfbestuur deur Flipbuys geskryf. Nou ja, baie mense het vir my vertel Flipbuys is so en so en so. En op die einde van die dag het ek daai boek deurgelees en sê my vrek, dit voel asof hy ouers aan wie ek lank pad gestap het as jy die boek deurgelees het. En dan kom jy agter, dis net 'n ou wat net bietjie meer anderster net dink omdat hy verstaan die aanvalle wat ons in die wêreldspektrum daar buite kan kry. Maar goed. Ja. Om die toekoms na ons streke, dorpe, woonbuurte en huishoudings te bring, gaan Afrikaners nuutskeppend oor probleemoplossing moet dink. Ludwig Wittgenstein gee die volgende gepaste raad oor nuutskeppende probleemoplossing. 'n Mens sal gevangene gehou word in 'n kamer met 'n oopgesluite deur wat na binne oopmaak, solank as wat hy nie daaraan dink om die deur te trek eerder as te stoot nie. Die sleutel om 'n lewensvatbare toekoms vir Afrikaners in Afrika te ontsluit, lê ongetwyfeld in doelgerigte groter staatsbestandheid eerder as staatsafhanklikheid. Daai is die kern. Daai staatsbestandheid en dit is iets wat jy op 'n eenvoudige op 'n huishoudelike vlak kan doen. Jy moet aanhoudend soveel as moontlik verantwoordelikhede terugneem van die staat af. Want ons het nou as Afrikaners vir hoe lank staat gemaak op die staat. Jy het gesê maar dit kom met 'n baie verleidelike dientjie of 'n storie na jou toe. Dis amper of die ooreenkoms met die duiwel wat jy maak as hy kom met 'n storie van die regering, kom met 'n storie na jou toe. Ag, laat ek hierdie hanteer vir jou. Laat ek hierdie alles vir jou doen. Julle kan dan lekker op die banke van die riviere gaan lê en skilder en digkuns skryf. Ek sal hierdie goed veiligheid, die bevordering van julle taal, eksistensiële krisisse en goed. Ek sal dit alles hanteer. Julle gaan speel daarso, wees gelukkig. En dis wat gebeur het met Afrikaners nou vir 'n lang tyd. Ons het al hoe meer staat gemaak op die staat. En toe verloor ons beheer oor daai staatsmasjinerie wat ons so afhanklik op was. En toe moes ons van vooraf, eintlik van nul af weer begin bou. En dit is, die nuwe benadering is nou, ons kan nie weer daai fout maak om op 'n groot staatsmasjinerie afhanklik te wees nie. Ons moet meer staatsbestand wees. Wat beteken jy moet jou eerstens kan insuleer teen die bedreigings wat daar van buite af kom. En jy moet meer op jou eie twee voete as 'n gemeenskap kan staan, sodat jy nie wanneer die krag afgaan, is daar 'n oplossing. Wanneer jou gemeenskap onveilig raak, is daar 'n oplossing. Soos byvoorbeeld om 'n buurt by 'n buurtwag of 'n plaaswag betrokke te raak. Ek dink dit het nou al ek wil nie weet hoeveel meer boere daar sou vermoor gewees in Suid-Afrika as dit nie vir die dapper plaaswagte en plaaspatrollies en gemeenskappe daar buite was wat al oor die afgelope dekades regtig weeksaande wanneer jy lekker warm in jou bed lê, is daai ouens al buite besig om te patrolleer, besig om rond te ry, besig om hulle gemeenskappe veilig te maak. Ek sê nou nog vir iemand anders as ons moet kyk na die plaasmoorde, nou die plaasmoorde syfer het ons nou 'n bietjie afgeneem, né? Dis hier in die 50s nou. Maar as ouens vra vir ons in die plaasmoorde, dan sê ek daar's 'n twee direkte lyne wat ek kan koppel aan. Die kommersiële boere het minder geword en die tweede een is die boere het harder geword. Ja. En kyk hoe lyk die plase nou in vergelyking met hoe hulle gelyk het 20 jaar terug. Ja. En hoe georganiseerd is die boere vandag? Almal het nou radio's, almal het nou amper almal het nou hulle netwerk met wie hulle kan skakel. Die vraag is eintlik wie bel jy eerste as daar moeilikheid is? Daai boere bel hulle gemeenskapsstrukture. En die mense wat inskakel is die mense wat deel is van daai netwerk, die mense wat amper af buitekant bly. Ja.
plaas hulle self eintlik maar op dis die ouens wat gaan jaag, as jy in die moeilikheid is, dan is hulle die eerste ouens wat daar op die toneel gaan wees. En daai organisering is absoluut krities, omdat ons 'n wyd verspreide volk is. As jy kyk na 'n kaart van Suid-Afrika, 'n volkskaart waar jy sien waar die Afrikaners bly, daar's nie 'n plek waar ons gekonsentreer is nie. Ons is wyd versprei reg oor die land. En dis nou eintlik die punt is, kom speel hierdie stuk van Flip wat hy dit sê. Speel met gefons daarso vanaf staatsafhanklikheid. Nou Afrikaners se probleem is nie soos mense dink ons klein getalle nie. Daar's meer Afrikaners as die totale bevolking van lande soos Botswana, soos Namibië, Lesotho, Swaziland, Macedonië, baie ander lande in die wêreld. So ons probleem is nie ons klein getalle nie. Ons probleem is ons eilverspreiding. Ons is 'n eilverspreide minderheid oral in die land en daarom is ons oral onderworpe aan ANC-regering, selfs op plaaslike vlak. Daarom sit jy oral met misdaadprobleme en daarom is die oplossing vir Die oplossing is beter eerstens konsentrasie en beter organisering. En ons het dit nou tot 'n groot mate baie beter in 2025 lyk die situasie baie beter in opsigte van organisering as wat dit gelyk het 15 jaar terug, 10 jaar terug. Maar dis 'n aanhoudende projek, is ver van perfek af en ver van die finale oplossing. Wat is nou hierdie hele hierdie is is maar net 'n visuele voorbeeld, maar dis nie letterlik waar al die takke, daar's 175 takke reg oor Suid-Afrika. Daar's nie net 3 in die Weskaap byvoorbeeld nie, maar hierdie is maar net dit wys maar net rolweg waar die konsentrasie van ons takke is. En daar's 175 van hulle en daar's so 170 buurt- en plaaswagte ook reg oor die land. En dis 'n netwerk waar mense moet georganiseerd raak. Dit beteken nie nou ek sê jy kan net die AfriForum veiligheidsstrukture is legitiem nie. Jy moet net die naaste veiligheidsstruktuur aan jou vind waar mense bymekaar kom om hulle veiligheid te verbeter as 'n gemeenskap en jy moet betrokke raak daarbey. Of dit nou 'n AfriForum ene is of wat ook al is. Jy moet net jy moet georganiseerd raak. Ja, plaaswagte. Belangrike skakel net in en maak seker jy en jou boerman beklei nou nie so hard dat jy mekaar. Die eerste stap is klink nou baie eenvoudig, maar die eerste stap is maak seker jy het jou buurman se nommer. Sal moeilikheid is dat jy weet wie gaan jy skakel, want dis die ou wat die naaste is aan jou. Wie gaan jy saamwerk om julle omgewing veiliger te maak? Ek dink dit is die eerste stap tot organisering en dan tweedens is om die organisasies die naaste organisasies aan jou wat reeds veiligheidsoplossings, gemeenskapsgebaseerde veiligheidsoplossings doen, om by hulle aan te sluit, betrokke te raak. Identifiseer en in kontak te kom met hulle. En julle het ook natuurlik nou hommeltye wat julle nou ook beskikbaar stel vir julle takke of hoe werk dit? Ja, dit is ons veiligheidsstrukture het baie van hulle het al dit. Ek sal graag vir elkeen van daai 170 hommeltye wil gee. Ons is nog nie daar nie, maar ons is besig om dit uit te rol na soveel as moontlik van ons veiligheidsstrukture. My vraag aan jou is net laasteen is Starlink. Wat laat Starlink? Jy het gesê Starlink gaan vir ons voordelig wees? Ja, wel eerstens ek dink wat baie mense wat in stede bly net nie besef nie is hoe swak die internet toegang in baie landelike gebiede is waar jy regtig net dit is onmoontlik om internetinfrastruktuur daarso te lê. En Starlink gaan 'n ongelooflike verskil maak vir veral gemeenskapsgebaseerde veiligheidsinisiatiewe. So ek dink dis iets wat definitief verwelkom moet word. En net voor ek vergeet, jy het gevra ek moet jou herinner ons moet oor die jeug praat voor die gesprek klaar. So ja, ek sien ons kry hier so sulke handtekens wat sê ons het net 5 minute. Goed, ek wil net seker maak dis nie dat dit 'n fout is nie, is maar net ons afspraak. Kan ons 5 minute ekstra gaan, dan kan ons 10 minute. Okay, dan kan ons hom gou doen want ek moet afsluit met hierdie ene ook. Selfbeskikking moet ons net so vinnig gaan raak. Dan gaan ons aan daai vraag toe. Baie dankie jy my herinner het. Selfbeskikking het ek nou met iemand nou die dag 'n onderhoud gehad en hy het vir my reguit gesê hy was binne die Vryheidsfront Plus betrokke en hy het vir my reguit gesê binne in Suid-Afrika se huidige bestel is selfbeskikking vir die boer of Afrikaner onmoontlik. Dit gaan nie gedoen kan word nie, dit gaan nie deur die parlement gedruk kan word nie op die kom ons praat van die wettige aspekte. Die stelsel soos hy tans werk is selfbeskikking as ons artikel 235 gaan skryf en ons gee hom vir die regering en vir die parlement en sê keer hom vir ons goed, dan gaan ons hom nie goedgekeur kry nie. Hy sê eintlik dis prakties onmoontlik. So wat is die ander maniere waarop 'n mens selfbeskikking kan in die gang kry sodat jy kom ons hier oor 10 of 20 jaar by dit kan uitkom. So Ernst Roets som dit eintlik baie mooi op. Hy het hierdie gesegde van vryheid of selfbeskikking, selfbestuur, wat ook al jy wil noem, dit word nie vir jou gegee deur daarvoor te vra nie, jy bou dit. Vryheid word nie voor gevra nie, dit word gebou. Wat beteken dit gaan nie help jy gee 'n petisie in vir die regering om te sê gee vir ons vryheid of
Hierso jy handig vir hulle letterlik 'n kopie van 2, 3, 5 vir hulle oorhandig nie, hulle gaan vir jou lag. Die eintlik raak dit opgesom deur wat Thabo Mbeki gesê het, hy gesê het toe daar mense in die vroeë 2000s laat 90s na toe gegaan en gevra het vir 'n volksstaat vir afstigting wat ook al dit wil noem. Toe sê hy vir hulle maar ek kan nie vir julle enigiets gee nie want daar bestaan nog nie 'n realiteit op die grond nie. Wat hy bedoel het is waar jy kan nie net sê gee is 'n leestuk grond en ons sal iets daar bou nie. Hy sê jy moet eers met 'n realiteit na my toe kom, dan kan ons 'n gesprek hê. Sy woorde was show me the animal, was hoe hy dit opgesom het. Maar dit is daai beginsel is wat hierso ook tel. As jy kan nie praat van vryheid as jy nog nie vryheid tot 'n sekere mate geskep het 'n realiteit nie. Jy kan nie na die onderhandelingstafel toe kom en niks op die tafel plaas en sê jy moet vir my vertrou, ek het 'n goeie idee nie. Jy moet sê dit is hoe jy onderhandel in Afrika. As jou opponent kom en hy sit iets op die tafel, 'n realiteit, en jy kom na die tafel toe en jy sit 'n realiteit op die tafel en sê hierdie is die stand van sake. Jy show them the animals, soos Thabo Mbeki gesê. So as ek jou nou reg verstaan, as ons praat hierso van kom ons vat die Vrystaat en ons sê daai stukkie is nou al daai boere daarso is nou 'n spul Afrikaners, nou is langs mekaar. Dis 30,000 hektaar. Dit is nie 'n realiteit nie. Dis nie 'n realiteit nie. Wat maak hom 'n realiteit? Is hoe die vlak van organisasie en die vlak van staatsbestandheid. Is hulle afhanklik op ander strukture buite hulle self of is hulle totaal net op hulle self afhanklik en kan op hulle self op hulle eie eksistensiële toekoms verseker en oorleef en floreer op die ouend? Dis die vraag. So as ons kyk na Urania wat hierso rond sit, So Urania is interessant want Urania verstaan hierdie beginsel. Urania verstaan die beginsel van die de jure realiteit, die wetlike realiteit en die de facto realiteit, die realiteit op die grond. Urania byvoorbeeld in die jaar 2000 het hulle 'n verskriklike goeie hofsaak gewen, waar hulle in die jaar 2000 wou die regering elke stukkie grond moes onder die beheer of administrasie van 'n sekere munisipaliteit geval het. En toe kom Urania na die tafel toe en sê maar ons wil nie onder die plaaslike munisipaliteit, die ANC beheerde munisipaliteit hier val nie, ons wil ons eie dienste lewer. Ons doen dit al vir 10 jaar, want Urania was gestig in 1991. En toe wen hulle daai hofsaak, maar die hof het gesien, ja, maar julle het klaar die realiteit geskep, julle het reeds bewys, julle kan nie die goed self doen, julle wil dit self doen, julle mag dit self doen. Maar as hulle na daai hofsaak toe gegaan het en gesê het, ons doen dit nog nie self nie, maar ons kan dit en ons wil dit self doen, sou hulle dit 10-10 nie gewen het nie, want daar sou nie 'n realiteit gewees het om te erken nie. 'n Realiteit vir die wet om te erken, die de jure realiteit om by aan te pas nie. En dis daai beginsel wat professor Koos Malana al baie oor geskryf het, dis Ernst Roots praat ook baie daarvan. Jy skep eers die realiteit en dan volg die erkenning. Jy kan nie vra vir die erkenning en dan sê en dan wanneer ek die erkenning het, dan gaan ek die realiteit bou nie. Dis nie hoe die regte wêreld werk nie. As jy nou kyk na die hofsaake of die situasies wat gaan oor die Afrikaner akkoord, jy weet nou daar's mos nou ook sulke ek wil amper sê internasionale hofsaak aan die gang oor die Afrikaner akkoord. My vraag net altyd is, as die Afrikaner akkoord se hofsaak ten gunste van die Afrikaner akkoord uitgespreek word, wat doen ons môre? Ek weet nie, dit is nog in die wêreld van spekulasie, ja. Verstaan jy wat ek wil sê? So met ander woorde, my vraag is net goed, die Afrikaner akkoord gaan nou kan sê, maar goed, ons is nou hierso, ons het die hofsaak gewen, met ander woorde, julle moet nou vir die Afrikaners selfbeskikking gee. En dan gaan hierdie boere sê, nee, maar as dit nie by ons is nie, nee, as dit nie hier is nie, hier is nie, as dit nie daar, nee, ek kom neer op daai sentrale realiteit wat professor Koos Malana so mooi opsom. Waar is die realiteit? Urania verstaan daai filosofie baie mooi. Urania is nog klein, daar's net 3000 mense wat daar bly, maar hulle is op die regte pad. Al hierdie klomp boere van ons reg oor Suid-Afrika moet eers leer om te sê ek sal moet maar my plaasie opgee in terme van die strewe, die vryheidsideaal van ons volk en sê as julle dan nou hier gaan wees of waar ook al gaan wees en julle wil daar 'n volk weet ek volk konsentrasie skep. Dan moet ek maar my plaasie afstaan, as ek het nie hoef my af te staan nie, maar ek bedoel, ek moet nie so besitlik wees oor my plaasie ten koste van my volk. Wel, daar gaan weer eens 'n tweeledige benadering wees. As daar 'n groot konsentrasie op mag ek op jou bord teken. Kom ons sê vir argument sal as 'n groot konsentrasie Afrikaners daar, hulle skep 'n realiteit daar, hier is, dis waar die Afrikaners bly, dis Urania, kom ons sê Urania raak 'n stad. Wat dit beteken is daar gaan altyd klomp Afrikaners hier buite wees. Hier oral.
en dit gaan weer eens 'n tweeledige bestaan wees, wat beteken dat daar gaan altyd Afrikaners wees wat nie op hierdie een plek wil gaan konsentreer nie. So daar moet 'n oplossing wees vir hierdie mense wat hier bly, en daar moet 'n oplossing wees vir die mense daar buite. En die oplossing gaan wees, die mense wat hier bly, wat die kern het, hulle versterk en maak daai kern staatsbestand, maak seker hy is 'n veilige, 'n moederskip, as jy dit sou wil noem. Hy is 'n animal. Dis die fort daai. Ja. Maar daai ouens daar buite, die satelliete daar buite, al wat hulle moet seker wees, is hulle het goeie bande met die kern, en hulle is goed georganiseer en in kontak met mekaar ook. Dat daar's 'n netwerk tussen hulle ook. En dit is op die ou en die tweeledige benadering. En dit is waar byvoorbeeld die Orania beweging het sy visie, konsentreer in een plek. Solidariteit-beweging het sy visie van konsentreer op verskillende plekke en bou hierdie netwerk. Die ankerdorpe idee, maar ons werk in baie goeie samewerking met die Orania beweging. So jy die kern en jy die netwerk. En daai twee, die een sluit nie die ander een uit nie. Hulle werk komplementêr tot mekaar. So julle is by die punt verby dat julle sê ons probeer dit nog regkry om die hele Suid-Afrika terug te kry. Wel, die hele Suid-Afrika was nog nooit die Afrikaners in eksklusief nie. Die hele Suid-Afrika is regtig hierdie vreemde konstruksie van, as jy kyk na hoe streke se name klink en hoe lande se name klink, Suidwes-Afrika, Oos-Europa, Wes-Afrika, Oos-Asië, al hierdie streke, en as Suid-Afrika het 'n naam wat soos 'n streek klink, want dit is baie meer soos 'n streek as 'n land, as jy kyk na die diversiteit van mense, kulture, hoe groot dit is. Nog 'n bietjie huiswerk vir jou gehoor, gaan kyk na 'n kaart waar jy Europa se kaart vat, en dan sê jy, South African map on European map. Dan sit dit daai Suid-Afrika kaart op Europa, en sien hoe verskriklik groot is hierdie land. So eintlik sê vir my, die Suid-Afrika is te groot eintlik vir ons, om deur een regering geregeer te kan word. Die beste regering in die wêreld kan nie sal nie hierdie massa van verskillende mense en landsmassa kan, behalwe as dit met 'n totale eystervuis is en alle verskille word uitgewis, en is eintlik maar 'n totalitêre staat soos wat jy in 1984 en 1994 sal sien. So ja, daar's daai kaart. Dit is 'n massiewe ding. So dit is op die ouend van die dag die realiteit wat ons mee moet vrede maak, is dat ja, kyk hoe groot is Suid-Afrika. Kyk, daar Suid-Afrika bo Europa. Dit is die hele Wes-Europa behalwe Spanje en bietjie van Italië. Dit is 'n massiewe land. En dan daar's daar 'n ander ene wat ek gesien het waar hulle nou so binne in Suid-Afrika gegooi is, maar goed. Dit is, jy kan nog so lank so bly so ons praat. Nee, dit is so Suid-Afrika se hele grootte, want daar's nog maar altyd ouens wat praat oor die boererepublieke. Hulle wil graag die boererepublieke terugkry. My vraag is net, is dit op hierdie stadium realisties om dit so dis kyk, ons almal droom daaroor. Kyk na die demografiese kaart, waar bly die meeste van die bevolking van Suid-Afrika, waar dit bly daar in die dele waar die ou boererepublieke was. Dit is 'n feit soos 'n koei. So wanneer dit kom by daai tweeledige toekoms wat ek van praat, ek kan nie, behalwe as jy 'n bietjie meer in 'n fantasie wêreld leef, kan ek nie sien 'n scenario wat uitspeel waar jy alle Afrikaners weer in een plek konsentreer nie. Daar gaan altyd verskillende konsentrasiepunte wees, daar gaan toenemend groot konsentrasiepunte wees, daai verspreiding reg oor die land gaan al hoe minder word. Dit is die tendens wat ons nou sien uitspeel. Flip verduidelik dit in die dokumentêr. Maar daai realiteit gaan die realiteit bly, dat al die Afrikaners gaan nie in een enkele plek ooit wil of kan bly nie. Wat beteken, daar gaan 'n kern wees, of kerns, verskillende konsentrasiepunte, soos Pretoria byvoorbeeld. Pretoria is ek vra altyd vir mense, weet julle wat is die stad wat die meeste Afrikaners na toe gesemigreer het in die afgelope 5 jaar? Sê julle, Kaapstad? Nee, Pretoria. Soos wat die klein landelike gebiede verswak in dienste en in infrastruktuur, al daai klein dorpies, daai Afrikaners trek Pretoria toe. So dit raak 'n kulturele kern. Dit raak een van die konsentrasiepunte, en dit is waar hierdie ankerdorpe idee ook inkom. Al hierdie ander groter dorpe is ook waar mense al hoe meer konsentreer, soos ongelukkig die hartseer storie, maar die realiteit op die grond is, baie van hierdie kleiner dorpies is net moeg, hulle kan nie voortgaan nie. En dan raak daai konsentrasiepunte al groter. Dit is die toekoms wat ons al hoe meer in die voorsienbare toekoms gaan dit wees. Daar gaan
groter konsentrasiepunte wees waar Afrikaners is, maar dit gaan nie een konsentrasiepunt wees nie. Dit voel vir my bietjie fantasie om te dink al die Afrikaners gaan nou op een plek gaan bly, soos wat jy ons volk ken. Ons kon nie eens regtig kies om een boererepubliek te skep nie. Ons het klomp kleintjies geskep. Almal ken nou die Transvaal en die Oranje Vrystaat. Maar ons het 'n klomp ander kleintjies ook. So daai storie van ons volk, dit kom maar terug by daai tema van daai verskillende trekke, daai verskillende visies van hoe ons eintlik waar ons by dieselfde plek uitkom, maar op verskillende paaie, verskillende kronkelpaaie, daai tendens wat ingebak is in die Afrikaner, dit gaan vir altyd saam met ons wees. Ons moet vrede maak daarmee en ons moet weet hoe om binne in daai realiteit vorentoe te beweeg met dit in ag genome. Ek wil afsluit dan nou met die laaste kernvraag van die jeug. Ja. Jy is 'n ou wat gereeld nou op sosiale media, internasionale platforms ook standpunte moet vorm en aanbied aan 'n internasionale gehoor. Kan jy vir ons jonger generasie raad gee oor hoe vorme mense opinie en bied dit aan vir die ander ou wat aan die ander kant sit sodat hy dit so verstaan vir al 'n moeilike gesprek? Kom ons begin eers by die maklikes en dan kan jy na die moeilikes toe gaan, want vir my gaan dit oor die opinievorming. Hoe kry jy daai boodskap oor dat die ou jou gaan verstaan, dat hy jou saak kan insien? Ja. Maar die eerste baie belangrike punt is moenie kwaad raak nie. Tot al sit jy oorkant een van die grootste slegste mense wat jy aan kan dink. En as jy jou sleg heeltyd. Nee, jy kan sien hierdie is 'n karnalie, hierdie is 'n vent. Nee, so jy sê daai onderhoude wat ons gesien het daar in die 90's waar die oomies so die voor die bord gryp van die AWB gryp. Op die eind van die dag, ek weet dis nie vir almal nie en ek verwag nie dit om van almal so te wees nie, maar as jy regtig oorredend wil wees, dan moet jy cool en kalm. Ek het al, en ek moet sê dis moeilik. Ek het al regtig kwaad geraak. Ek het al baie keer na onderhoude dan sal ek vir mense sê, "Jesus, ek moes jy kan sien op oomblikke raak ek regtig kwaad." En maar hoe dit is natuurlik. Jy kan nie iets daaraan doen nie, maar die feit is jy moet steeds reguit kan dink, jy moet jouself kan bedaar. Jy moet kan rustig raak en sê, hierdie ou aan die oorkant van my of in hierdie paneel wat ook al is besig om absolute nonsens te praat of is besig om my te beledig of is besig om onwaarhede te versprei. Gaan jy na X toe, daar's 'n prentjie gewees nou van Joe Biden en Joe Biden wat nou vir Ramaphosa een ding sê en vir Trump ander ding. Maar om nou jou vraag te beantwoord van wat is my raad? Wel, jy moet net altyd seker maak dat jy die swaard van waarheid, dat jy weet jy praat die waarheid, jy vertel nie leuns nie. Lekker ding van as jy die waarheid praat is dan hoef jy baie sleg, dan kan jy maar 'n slegte geheue, want jy hoef nie al jou leuns te onthou nie. Dit help vir my want ek het nie 'n baie goeie geheue nie. So dit help vir my dat ek nie die hele tyd die waarheid hoef te praat, want dan hoef ek nie te onthou al die goed wat ek al gesê het nie. So daar hoor jy dit hou by die waarheid. Hou by die waarheid maak dit baie makliker. En tweedens is jy moet glo in jou saak. Jy moet nie net goed sê want ander mense hou daarvan dat jy dit sê of goed sê om ander mense gelukkig te maak of jou te laat hande klap. Jy moet dit sê want jy glo regtig daarin. Jy moet uit jou hart uit praat van hierdie is die saak iets groter as myself wat ek voorveg. Ja, ek hoor jou. Ja, so dis die een kant van die saak, maar hoe kry jy nou die opinie gevorm? Hoe vorm jy daai opinie vir jouself? Hoe krities te dink? Is om altyd nederig te bly en nooit te dink jy het nou alles uitgefigure nie, jy het nou al die antwoorde gevind nie. Maak nie saak wat se ouderdom jy is, of jy 17, 25, 50, 70, 80 is nie. Daar's altyd meer om te leer, daar's altyd goed wat jy oor verkeerd is, wat jy beter, meer inligting kan kry en jou opinie kan verfyn. Dis 'n konstante stryd en dit is iets wat ek ongelukkig sien baie keer, veral in ons politieke klas in Suid-Afrika. Hulle dink hulle die wêreld, hulle verstaan presies hoe die wêreld dink, daar's niks meer nuut wat vir hulle geleer kan word nie. Maar dis absoluut verkeerde benadering. Die regte benadering is om altyd nederig en oop te wees tot die feit dat jy kan verkeerd wees en jy moet oop wees om wanneer mense vir jou uitwys jy is verkeerd, nie dan aggressief te reageer en te sê ag, jy weet nie waarvan jy praat nie. Luister, behalwe as hulle beledigend vir jou benader, as hulle in goeie trou na jou toe kom en sê ek dink nie jy is reg op hierdie punt nie en hier's hoekom, dan moet jy partykeer luister. Soos ek sê, maak nie saak of jy 18 of 80 is nie. Daar's altyd iets om te leer of iets om te verbeter. Ek dink kry vir ons daai liedjie van die Afrikaner maak so lank op, dan kan ons met hom afsluit. Want dis eintlik hoe ek onsself die som totaal van wie ons is. Ja. Dit is hoe ons maak. En dan ook die liedjie sê dit so pragtig mooi.
kyk ons mekaar in die oë. En ek dink dis die liedjie waarmee ons dan nou vandag se vergadering of se vandag se onderhoud wil, ek sê vergadering, jammer, so onderhoud wil afsny. Maar dankie, ek dink jy gee vir ons jeug so basiese raaklyn, bou by die waarheid. Moenie kwaad word nie. En glo in jou saak. Glo in jou saak. Glo in jou saak. En glo in jou volk. Dankie. Daar's glo in jou volk en natuurlik ek weet jy bedoel die geestelike kant moet ook bykom en want dis amper so dit voel vir my partyk maar dit is so van selfsprekend. Dit is die soos om te debatteer of Afrikaner Afrikaans kan praat of nie. Omdat nog dis iets wat net so half in die agtergrond verdwyn. Ek voel almal is op dieselfde bladsy daar as ek kom by die geestelike uitkyk hierso ook. Ons gaan so 'n bietjie wag. Gooi 'n bietjie hier. As hulle sê jy moet, wat dink jy gaan jy doen? Die Afrikaner campus opgeneem. Hy weet sy krag kom van bo. Dis maar hoe hy gemaak is as hy vir jou groet. Kyk hy jou in die oë. Dis waar. Is hy geplant en gebou? Kan jy dit enigszins onthou? Dis die ander ding wat belangrik is. Ons mag oor hierdie goed omgee. Jy mag oor plaasmode omgee. Jy mag oor jou kultuur omgee. Jy mag oor jou taal omgee. Jy behoort ook hierso aan die suidpunt van Afrika. Moenie dat enigiemand vir jou sê daar's hierdie probleme, maar daar's groter probleme daar buite as hierdie wat vir jou raak nie. Nee, jy mag oor hierdie goeters omgee. Jy mag daaroor praat. En jy mag vir die buitewêreld daarvan vertel. Dis nie hoogverraad om vir die buitewêreld te vertel van die goed wat hier aangaan in Suid-Afrika nie. Dis eintlik as dit kom by om die foute uit te wys van jou land is wat MP van Wyk Lou genoem het loyale verset, maar hy het dit nou in 'n volks konteks bedoel van die volkskritiek het hy gesê om onsself te kan kritiseer is so belangrik want as jy wil jy regtig daai belangrike taak van selfkritiek oorlaat aan diegene wat ons haat. Dit is hoekom dit belangrik is om self die foute ook te kan uit te kan wys en wat fout is. En wanneer ons mekaar kritiseer, bly ons kwaad vir mekaar. Is soos 'n man en 'n vrou. Jy raak partykeer kwaad vir mekaar, maar jy's nou weer oor dit. Ek dink dis wat my bietjie plaas wanneer ons kwaad raak vir mekaar. Ja. Ek en jy raak kwaad in 'n debat met mekaar. Ons stap al weg, maar môre kan ons aangaan met ons met die slypskool waarin ons is om daai ding te verfyn. Ter wille van die saak, ter wille van ons volk. En solank jy net nie op dieselfde ouens wat saam met jou in die loopgrawe skiet nie. Jy kan kritiseer, jy kan stry en goed nie saamstem nie. Maar die meerderheid wie in jou versuur moet wees met jou opponente wees, nie die ouens wat saam met jou in dieselfde rigting beweeg nie. Dalk in ander kronkelpaaie, ander trekke, ander rigtings loop, maar hulle kom ons veg vir dieselfde ding. En solank as wat die meeste van jou skiet goed gemik is op ons opponente en nie op jou eie mense nie, dan dink ek is jy in die regte rigting te beweeg. Gaan kyk gerus op Boer Media se Facebook bladsy in die bokant het ons 2 Brahman bulle wat teen mekaar veg en dan het ons die een gemaak die boer en die ander Afrikaner. Jy's asprus oor hierdie geweldige debat wat altyd daar aangaan, maar die som totaal van dit is ons sê eintlik vir mekaar ons sit koppe by mekaar. So ons wil afsluit vandag met hierdie boodskap vir jou is asseblief kom ons wees konstruktief krities. Kom ons wees konstruktief wanneer ons ander mense kritiseer, wanneer ons ander organisasies aanvat. Dat ons bedoeling is ons vryheidstrewe, ons eindideaal wat ons wil hê. Ja. So kom ons stamp mekaar dan so 'n bietjie rond hier soos jy sê in die loopgraaf, maar ons skiet net in dieselfde rigting. Ja, en met daardie konstruktiewe, positiewe boodskap van ons gesê het gaan op 'n positiewe noot eindig altyd. Ernst van Sail hierso van AfriForum sê ons vir julle ook dankie vir wat julle doen. Ek dink dit is belangrik om dit te sê. Mense besef dit nie altyd nie. Ons kry partykeer kritiek van mense van vra vir hulle wat sou julle gedoen het as julle AfriForum was wat in 'n sekere tydera begin het waar die kritiek en die aanslag op ons volk so geweldig was. Dan moes jy maar so 'n bietjie 'n paar maskertjies opsit en nou is jy op 'n punt waar jy baie meer sterker kan na vore kom en sê man, dit is wie ons is. Ons is vir die Afrikaner, vir die boer, vir ons volk en 'n goeie voorbeeld is goeie voorbeeld is die term Afrikaner. Dit was 'n vloekwoord toe ek groot geword het. Ek het gesien toe dit nou die dag begin draai. So 'n paar jaar terug. Nou maak ons liedjies oor die Afrikaner maak iets wat ek bedoel dink net ek sê die ander dag vir Ernst Roots ook. Ek onthou nog goed
toe De La Rey die liedjie uitgekom het. Wat is dit 'n omstrede liedjie? Dit was nie sommer almal is nou, hierdie is 'n fantastiese ding. Daar was ewig gestry. Die regering het in opstand gekom. Ja, daar was Afrikaners wat gesê het, dis nie nou die tyd vir dit nie. Hierdie is heeltemal te veel oorlogs ophemeling wat hier gebeur. Hierdie is te aggressief, al die hele storie. Nou vandag hou 99% van Afrikaners en boere hou van De La Rey se liedjie, maar dit was nie so toe dit uit die klimaat was heeltemal anders daai tyd. Ek moet sê ons het hom die eerste keer gehoor in 'n plaas tent op 'n weet was 'n groot groep mense onder 'n plaas. Toe daai liedjie speel, né? Ek wil vir jou sê almal het mal gegaan. Ja. So ek weet nie seker maar in die dorpe wat die ouens bietjie ongemaklik gevoel het oor daai liedjie. Maar ek wil tog vir ons uitdaag, vir ons kunstenaars, vir ons sangers, vir ons mense, skryf meer volksliedjies man. Skryf volksliedjies. Dis net Steve wat doen. En Dani van der Westhuizen ken ek en hierdie liedjies wat julle nou opgesit het. Roan de Tooi kan ons insit. Wie kan jy nog iets noem? Noem so 'n paar name. Ek wil nou nie heeltyd vir Steve noem nie, maar gaan luister sy nuutste liedjie, een van sy nuwe liedjies Oranje. Pragtige liedjie presies oor hierdie wat ons nou vandag oor gepraat. Presies en so moet ons nog ander sangers kry en sê skryf vir ons asseblief nog 'n paar volksliedjies. Gaan haal die oues uit man en stof hulle af, maak hulle sommer nuut. En gaan luister weer na hierdie wat ons het nou so 'n rykdom van nuwe ek wil amper sê protesmusiek wat nie daar in die verlede was nie. Liedjies soos die Afrikaner maak so, Oranje. Liedjies soos Monumentaal. Monumentaal, Die Land, Die Gelofte. Al hierdie liedjies en dit is net wat ek nou vinnig aan kan dink. Daar's ten minste 'n dosyn van hulle al wat miljoene kykke op YouTube het. Wat mense moet gaan op alle platforms het. Want dit is nodig om gaan luister dit, gaan speel kunste van die kunste ook te doen. Ja, speel dit in jou agterplaas dat jou bure kan hoor. Ek moet sê ons doen dit ook nog soms. Ek gebruik boeremusiek ook. Ons is baie betrokke by boeremusiekkompetisies ook. Jy kan ook vir ons net 'n ander prentjie hierso opkry hier terwyl ons hier afsluit. Maar die punt van die saak wat ek wil sê is net dat ons moet aanhou bou, ons moet aanhou veg. Gebruik hierdie subtiele maniere waarop ons as 'n volk ons identiteit kan bou. Erns baie dankie. Absoluut. Goed, baie dankie. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.